Die kronieke van die oorlog van Siele-reeks. Boek 1. Velaria. Die begin van die einde. Hoofstuk 28. Die hart van die duisternis en die vlerke van wees. Die groot swart see het stilgestaan op 'n afstand van 3 pylskote van 'n lang boog af, asof die aarde self daaronder verhard het, geweier het om hierdie taai, lewende gewig verder te dra. Die stilte wat gevolg het op die verstomde gedreun van die 1000-stemmige horde, was erger as enige gebrul. Daar was geen kwaadheid of geswaad in dit nie, slegs die koue, onpersoonlike sekerheid van 'n golf wat weet die strand sal nie standhou nie, dat dit reeds weggespoel is, nog voordat die water die sand geraak het. Die laaste afdelings het hul plekke in hierdie stomme optog ingeneem. Manticore's, monsteragtige basterwesens, het verstyf in die grou verte, so standbeelde uitgekap uit die duisternis self. Hul sterte, gekroon met giftige angels, het met mate gebewe en 'n lae, hees gegrom, meer soos die knars van klippe in die diepte van 'n kloof, het in die beweginglose lug getril. Ogres, soos herlewe berge van bleek, knokkerige vlees, het in die middel gestaan, en in hul vuis, elke so groot soos 'n dwerg se kop, het hulle growwe knippels van volle stamme vasgeklem. Wargs, wolvagtige gedroptes met sluikerige pels die kleur van aangekoekte bloed en gloeiende geel oë, het op die flanke saamgedrom, met opgetrekte kake vol kromslagtande, en hulle het die grond gekrap met kloue pote in senuweeagtige, hongerige ongeduld. Agter hulle, in 'n oënskynlik chaotiese maar onheilspellend eenvormige orde, het ontelbare rye orks in roesige, verkrekelde wapenrustings en wilde noordelike stamme opgestaan. Bergklimmers in afgedrage grotbeervelle en berserkers met gesigte uitgewit met kruitverf. Goblins, soos 'n trop kraaiende, rusteloos kraaie, het gehurkbuil knarsende, aftandse waans. Skorpieë, reuse insekte met 'n blink, swartgelakte chitinpanser, het doodstil gestaan, hul veelsidige, leë oë het die somber oggendlig weerspieël, en giftige sterte was opgelig vir die slag. Hierdie gevegspatroon was nie perfek in die militêre sin nie. Daar was geen spoor van die elwe se elegante taktiek of die dwerge se berekende standvastigheid nie. Maar dit was perfek in sy skrikwekkende oereenvoud. 'n Soliede, asemende muur van vlees, chitin en dowwe metaal gereed om vorentoe te beweeg en alles op sy pad plat te stamp met een enkele, onstuitbare beweging, soos 'n gletser, soos 'n grondverskywing, soos die dood self. Aan die ander kant van die veld, aan die voet van die drakenrug, het hul teiken gestaan, die laaste, brose versperring. 'n La, maar onbuigsame muur van dwergskulde, dig teen mekaar geslaan, het in die skraal lig geflinker met 'n dowwe, staalagtige glans. Agter elke skild, wyd soos 'n deur en dik soos 'n handpalm, het 'n dwerg gestaan. Hul gesigte, versteek agter geslote visiere of digte, gevlegte baarde, was nie sigbaar nie, maar in hul houding self, effe gebuigde knieë, skouers wat teen die koue metaal rus, wyd uitmekaar geplaaste, stewige bene, het eeueoue, klipvaste standvastigheid geskemer. Dit was nie 'n lyn nie, dit was 'n deel van die berg wat afgegly en verstyf het in die vorm van 'n muur. Op die flanke, onbeweeglik so standbeelde van antieke oorlogsgode, uitgekap uit brons en vlees, het senturiere verstyf. Hul magtige bolywe, bedek met afgedrage, maar stewige plate van leer en metaal, was onbeweeglik, net die mane, deur die wind verward, het op die swaar nek gewapper. Lang, swaar spiese met smal, dodelike punte was tot by die grond gelaat, en het nog 'n lewende en stekelrige muur geskep van gebuigde hout en yster. Hulle het nie van die een been op die ander geskuifel nie, hulle het net gestaan, en in hul stille afwagting was daar 'n ingehoue, vreeslike energie soos die van 'n perd wat hom gereed maak vir 'n sprong oor 'n afgrond. Op die wal self, in vlakholtes en op rotsuitsteeksels, waar die klip natuurlike skuilings gevorm het die elwe verstyf. Hulle het nie skouer aan skouer gestaan soos die dwerges nie, hulle was versprei, soos toevallige silverblomme tussen die klippe uitgekom. Hul boë, lank, buigsaam, die kleur van son en reengebakte essenhout of donker tatches, was half gespanne. Pyle het reeds op die snare gelê, punt na die grou hemel. Hul gesigte, bleek en pragtig, met hoë jekbeender en groot, effe skyns oë, was kalm, byna afgesonder. Net 'n ligte skaduwee van konsentrasie daarop, en 'n skaars merkbare spanning in die hoeke van die fyn lippe, het die diepe, koue woede verraai waarmee hulle hul voorberei het op die aanval. Hul mantels, die kleur van herfsblare, mossige groen en vroeë skemering, het saamgesmelt met die agtergrond van klippe en verbreinde gras, hulle spookagtig, ontasbaar gemaak, totdat hulle die snaar sou span. Hoog in die lug, op 'n hoogte buite pylbereik, het griffioene en hipogriefe gesirkel. Hulle was skaars sigbaar, donker, vinnige silhouette teen die loodgrys wolke,
maar hul wyd, vinnige skaduwees het oor die grond ondergeskuif, oor die veld, die dwergmuur en die swart see van die vyand oorskry, soos voorbodes van die komende dood, soos stomme boodskappers uit die hemel. Hul skerp oë, wat elke detail van 'n ongelooflike hoogte kon sien, was na onder gerig, op soek na swakheid, enige plek waar hulle met hemelse woede kon toesak. Leraal het op 'n klein rotsverhewenheid gestaan, effens links van die middel van die dwergmuur. Van hier af kon sy beide hul brose formasie sien, en die grenslose swart afgrond oorkant. Haar vingers in dun, handsluitende, afgedrage leerhandskoene het meganies, amper sonder haar wil, oor die gladde, jarelange gebruik gepoleerde hout van die boog gegly. Sy het geen vrees gevoel nie. Vrees was te 'n eenvoudige gevoel vir wat op hulle afkom, dit het hoop vereis, en daar was geen hoop oor nie. In plaas daarvan het 'n vreemde, byna gewigloos leegte binne in haar kom woon, dieselfde leegte wat in die oë van 'n dodelik gewonde dier is, wanneer dit reeds die einde gesien het, dit aanvaar het en nou net wag tot die pyn eindelik sal ophou. Maar in hierdie leegte, in die koudste, donkerste diepte daarvan, het een enkele gedagte, helder en hard soos 'n diamant gevind in die koue as van 'n verbrande woud, gesmoel en nie uitgegaan nie. Hulle het nie gekom om te wen nie. Hulle het gekom vir alles wat lewe. Vir elke asemteug, vir elke ligstraal, vir die herinnering self aan groen gras. En dit kan eenvoudig nie toegelaat word nie, tussen die dwerges, in die heel middel, onbeweeglik soos die rots waarop die gety op die punt staan om te breek, het Douran Eysterhand gestaan. Hy het nie na die duisternisse wat voor hom borrel gekyk nie. Sy swart oë, soos die diepste en koudste steenkool, was vasgepen op die grou, lae, drukkende hemel, op die swaar, beweginglose wolke wat verstyf het asof hulle wag vir die skouspel. Hy het gelyk of hy vir homself die laaste oomblikke van hierdie onnatuurlike grafstilte tel, dit afmeet met die klop van sy eie, stadige, bedaarde hart. Sy groot hande in staalhandskoene, bedek met krapmerke, het op die handvatsel van 'n donderwekker, sy beroemde tweesnydende byl gerus. Die steel van die wapen was donker van sweet en bloed van baie gevegte, en die massiewe lem, wyd soos 'n skop en skerp soos 'n skeermes, was ten spyte van sy grootte in die grond gedruk by sy stewige, uitmekaar geplaaste voete. Van hierdie eenvoudige, onbeweeglike staan het so 'n krag van kalmte, so 'n diep, onwrikbare sekerheid uitgestraal, asof hy alleen die klippinker was wat hierdie brose wal, hierdie hele leer van verskillende volke, weerhou het om in die afgrond van wanhoop en paniek te gly. Hy was die swaartepunt, die lewende, asemende hart van die verdediging. Effens agter hom het Torben Koperbaard verstyf. Hy het nie na die hemel of die vyand gekyk nie. Sy oë, klein, skerp, gewoond aan die beoordeling van staalkwaliteit en die diepte van ertsafsettings, was toegeknip, asof van buitende smidshuisrook of spanning. Hulle het oor sy haastig opgerigte verskansings gehardloop, oor die dwergposisies, om te kyk of die skilderde gesluit was, oor die 11 afdelings, oor die reserves. Hy het in sy gedagtes vinnig en metodies vir die laaste keer sy berekeninge nagegaan. Die voorraad pyle by die boogskutters, die aantal spiese in die voorste rye, die afstand wat die vyand onder beskieting sou moes aflê. Hy het niks gesê nie, net sy lippe het geluidloos gewoel, asof hy onsigbare getalle optel en aftrek, om daarin selfs 'n bietjie troos, selfs 'n wenk van 'n kans, waarvan hy geweet het daar was nie, te vind. Frondar, die ou leier, steunend op die steel van 'n lang spies, het stadig en diep asem gehaal en probeer om die seer, bekende pyn in sy ou heup, wat eens deur 'n orkspies deurboor is, te onderdruk. Hy het nie die afgryse in die swart muur van die teenstander gesien nie, hy het die veld gesien. Die grenslose, swart veld wat hy sou moet oorsteek in galop om die slag toe te dien. Sy mense het stil gebly, nie geskuifel nie, net die snare van hul kort, maar kragtige boë gestreel, die veerkragtigheid van die spanning getoets. Hulle het hul nie voorberei op verdediging, nie op doodstaan nie, hulle het hul voorberei op 'n laaste jag, waar die prooi en die jagter die dood self moes wees. Amper saamsmeltend met die bruin klippe en verdorde, verbleekte gras, het die kajuit verstyf. Hulle het nie in gelid gestaan nie, hulle het gelê, met hul hele lyf teen die grond gedruk, en net die skerp punte van hul ore, wat op die wind gebewe het, en die glans van smal, geel oë het hul teenwoordigheid verraai. Aktar, die oudste, het glad nie beweeg nie, net sy grys driatloks met beenkralle het effens gewapper in die maat van sy asem. Hulle was honderdduisende. Miskien selfs meer. Hulle het teenoor mekaar op hierdie klipperige, dorre veld gestaan, wat skielik die as en middelpunt van die hele lewende wêreld geword het. Tussen hulle het 'n strook niemandsland gelê, wyd, bestrooi met grou grys en lae, bitter als.
Die wind wat net 'n uur gelede van suid af die stank van vrotmoerasse en die dowwe gedreun van ontelbare voetstappe gebring het, het skielik gaan lê. Asof die natuur self, stom van skrik vir die toneel wat haar verstandige kinders voorberei het, haar asem ingehou het. Geen gras het geritsel nie. Geen voëls het gesing nie, hulle het lankal weggevlieg. Selfs die wolke, vuil loodkleurig en laag, het in die lig verstyf, nie durf beweeg nie. Stilte het ingetree. Maar dit was nie die stilte van vrede of rus nie, dit was die stilte van die laaste, ysige leegte wat daar is in die oomblik voor die slag van 'n hemelskierende donderweer. Stilte waarin net jou eie hartklop hoorbaar is, weergalm in jou slape met swaar, geliede houe, so sandlopers wat die laaste korrels rus afmeet. En in hierdie alles verslindende stilte, wat nie deur 'n gil of 'n gedreun verbreek is nie, maar deur die feit self van sy stadige, onafwendbare beweging, het die figuur 'n tree vorentoe geplaas. Hy het sonder haas uitgekom, rustig en ferm, soos eienaars uitkom om die grense van hul landerye te ondersoek. Hy het nie omgekyk na die verstomde dwerges, na die verontruste, soos blaargeritsel, gefluister van die elwe nie. Hy het verby die kajuit gegaan wat in die mees voorste plooie van die terrein weggekruip het, en hulle, met ingehoue asem, het gekyk hoe sy reuse, soos eeuwe-oue verweerde rotsfiguur, vorentoe beweeg op die eensame, noodlottige pad. Hy het alleen geloop. Sonder skild. Sonder helm. In sy hand was net een ding, 'n wit metrilbuil, wie se lem selfs in hierdie dowwe, doodslig met 'n koue, buitenaardse, lewende glans blink. Dit was Bruid Steenhart. Of dit wat nou in sy liggaam gewoon het en deur sy oë gekyk het. Hy het nie sy pas versnel nie. Dit het gelyk asof hy bloot oor die veld loop om die oes te bekyk of die wyte van die ploegland te skat. Maar elke tree, swaar en met mate, het in die versteende, lyk verlammende grond weergalm met 'n dowwe, klam geluid, asof 'n klip in toegewende, klam klei sak. Hy het tot in die middel van die niemandsland uitgekom, waar die opgetrekte, kwilspattende snoete van die voorste wargs reeds duidelik sigbaar was, waar die individuele gesigte van orks in die voorste rye reeds uitgestaan het, groen, met litte gekerfde maskers van suiwer, wilde haat. En daar het hy stil gestaan. Stil met 'n ligte slag, het hy die byl voor hom in die grond gesteek. Hy het sy magtige, met ou wonde gekerfde hande op sy bors gevou. En sy kop gelig. Sy blik, donker en bodemloos soos 'n diep put wat na die hart van die slapende aarde gaan, het deur die rye monsters, deur die woud van getande spiese, deur die vlees en gees self van die horde beweeg, op soek na een enkele wese. Hy het nie geskree nie. Geen uitdaging uitgespreek nie. Hy het net gewag. En hierdie stilte, hierdie eensame staan in die middel van die doodsveld, was 'n uitdaging veel dreigender as enige strydkreet. 'n Uitdaging wat nie geïgnoreer kon word nie. En in die swart, asemende massa van die horde het beweging begin. Nie algemeen nie, nie wat 'n aanval voorspel nie, maar plaaslik, asof in 'n dik, donker heuning een enkele, swaar druppel beweeg het. Die rye het oopgegaan. Nie met eilende vrees of nuuskierigheid nie, maar met 'n stadige, byna rituele plegtigheid, vol somber eerbied. Uit die diepste van die gelid, uit die hart self van hierdie eystermonster, het hy uitgekom wat sy siel, sy wil en sy vloek was. Die eystersjamane. Hy het geloop. Net so stadig, net so met mate, asof sy voete die ritme van die vallende sandkorrels in die eeue se ure gemeet het. Sy donker figuur, soos graniet in 'n maanlose nag, in donker wapenrusting, het gelyk asof dit die vervelige, verstrooide lig van die dag verslind het, dit nie weerkaats nie, maar opgesuig het, soos droë, gebarste grondwater opsuig. Agter hom het nie net 'n skaduwee gesleep nie, maar iets lewens en dig wat self beweeg het, onafhanklik van die posisie van die son agter die wolke, en hierdie skaduwee het die vaal gras onder sy rande verslind. In sy hand was 'n staf van dowwe, swart metaal, en die bloedrooi, soos aangekoekte bloed, kristal op sy punt het ongelyk gepols, 'n uitsterwende lig, soos 'n siek hart of die laaste asem van 'n sterwende glimwerm in 'n bottel. Hy het vorentoe gestap, die muur van sy krygers agter hom gelaat, en 20 onhaastige tree van Bruid stil gestaan. Naby. Naby genoeg om elke rimpel op die dwerg se gesig, wat soos krake in ou klei gelyk het, elke flikkering in die bodemlose, onmenslike oë wat die geduld van rotsformasies bevat, te sien. Die stilte het nie net ingetree nie, dit het verdik, dig, taai en taai geword, so swart teer wat die hele ruimte tussen hemel en aarde gevul het. Selfs die asem van honderdduisende het verstom, iewers in hul kele bly steek.
Die wind het nie durf waai nie, voëls nie durf oorvlieg nie, en die lug self het verstyf gelyk. Die hele wêreld het verstyf in getuie van hierdie ontmoeting. 2 reëse. 2 antieke geeste, wie se name reeds voor die dagbreek van die eerste koninkryke vergete is, nou beliggaam in vlees en staal. Die een die stem van die klip, stomme orde, antieke, onverbreekbare ede aan die gode self gesweer. Die ander die beliggaming van yster, onbuigbare wil, koue dors na absolute beheer, die gevalle bewaarder wat nie die tuin wou bewaar nie, maar alle ou bome wou uitruk en nuwes, slegs aan sy ontwerp onderworpe, wou plant. Hulle het na mekaar gekyk, sonder om te knip. En in hierdie stille, vir ewigheid durende blik was die hele komende geveg, die hele lot van die wêreld, al die pyn van komende verliese en al die woede van komende houe reeds vervat. Die geskiedenis het tot hierdie stukkie grond tussen hulle verkort. Die shamane het die stilte eerste verbreek. Sy stem was van klankkleur ontbloot, van die warmte en vog van 'n lewende keel ontdaan. Dit het soos die kraak van verroeste ratte gelyk, soos die gekletter van yster op droë klip, meganies, siloos en daarom vreeslik duidelik. Gom, het hy uitgespreek. En in hierdie een kort, soos 'n bylslag, naam het 'n hele geskiedenis geklink. 'n Geskiedenis van broederskap gebore in die leegte voor die skepping van die wêreld. Breid, of dit wat in hom gewoon en gom genoem is, het stadig, asof met moeite, geknik. Sy lippe, soos diep skeure in 'n rots, het effens gewoel, en daaruit het 'n geluid gekom, dik en laag, soos die gemor van 'n ondergrondse stroompie. Animus, het hy geantwoord. En in hierdie naam, wat soos 'n kreun uit die diepte van 'n grot uitgekom het nie bloot haat geklink nie, maar eindelose, kosmiese weemoed. Weemoed oor wat was, oor verbroke bande, oor wat nooit meer reggestel kan word nie, selfs al word die geveg gewen. Hulle het in die middel van die veld gestaan, en om hulle, met ingehoue asem en hul eie onvermydelike lot vergeet, het die hele wêreld in die gedaante van die verstomde leers gewag. Die groot geveg kon begin met 'n oorverdowende gebrul, met die gedreun van strydhorings, met 'n vrugbare reën van pyle. Maar dit het se begin. Met die stille, vreeslike gesprek van 2 antieke wesens, wie se lewe en wie se geheue ouer was as die oudste berge onder wie hulle nou staan en wat binnekort met bloed besmeer sou wees. Gom, het die shamane herhaal, en in die meganiese, ysige gekraak van sy stem het iets tevoorskyn gekom, wat na 'n moe, 1000-jarige spottendheid gelyk het. Jy het vir jouself 'n merkwaardige houer gekies. 'n Dwerg. 'n Wesen wie se kortstondige lewe die grawe in stof is, die aanbidding van sielose klip wat niks onthou nie en oor niks spyt is nie. Jy, die ewige, het jouself in die omhulsel opgesluit van een wat leef om in 'n donker myn te sterf. En jy het vir jouself nie 'n houer gekies nie, maar 'n slaaf, het Gom rustig, sonder wrok geantwoord. Sy stem, laag en hol, het gelyk asof dit nie uit die keel van die grisbaard dwerg kom nie, maar uit die diepste ingewande, uit die donker dikte van die rotsbasis waarop hierdie noodlottige veld gestaan het. 'n Wesen wie se siel swart van haat en hebsig was nog voor jou koms, lank daarvoor. Jy het net die geskikte, reeds bedorwe en vuil houer gevind, die yster shamane het sy staf stadig, met afskuwelike teerheid, in sy lang, benjagtige vingers gedraai. Die bloedrooi kristal op sy punt het vir 'n oomblik helderder geflits, sinister weerkaatsings op sy beweginglose, doodseienskappe gewerp, en in sy oë, soos 2 gloeiende kole, het iets lewens weerspieël, nie emosie nie, nie woede nie, maar 'n koue, berekenende, byna wetenskaplike belangstelling van 'n wetenskaplike wat 'n seldsame eksemplaar bekyk. Vuil? Nee, broer. Ek het krag gevind. Helder, ontembare, suiwer in sy oeroorgawe. Hulle kruip nie in hul gate rond soos jou ondergrondse mose nie, bou nie hul wankelende torings uit vrees vir die nag nie. Hulle brand. Hul haat, hul vrees, hul kwaadheid, dit is die beste brandstof waarop wil net kan beweeg. Hulle droom daarvan om die wêreld wat hulle geskep en verwerp het te vernietig, en ek sal net vir hulle hierdie wêreld gee, hierdie vrot vrug, sodat hulle dit in klein, geskikte stukke vir hersmelting kan breek. En daarna, wanneer die vuur uitgegaan het, sal ons dit weer opbou. Uit skoon materiaal. Jy wil diegene verdring wat ons vorm en bestemming gegee het. Jy wil op 'n leë plek staan. Maar jy vergeet die kern self, Animus, het Gom gesê, en in sy klipstem het nie weemoed geklink nie, maar 'n swaarheid, vergelykbaar met die druk van hele bergreekse, drukkend, onafwendbaar. Ons is wagters. Ons is deel van die patroon, drade daarin ingeweef.
Ons is nie die wewers by die weefgetouw nie. Ons kan die doek nie skeer om dit volgens ons eie ontwerp oor te naai nie. Ons plig is om te verhoed dat die mod dit vreet. Die patroon het verrot, die sjamane se stem het nie verhef of geskree nie, maar dit het verander, in sy metaalkraak het 'n dun, skerp, soos 'n skeermeslem, snaar geklink. Jyself het die krake gesien. Jy het gevoel hoe die aarde kreun onder die hoewe van hul eindelose trop en onder die sowe van hul krygers. Hulle is nie die wêreldse kinders nie, hulle is swere op sy liggaam. Hul verbonde lieg, hul ede vergaan tot stof nog voordat die inkt droog is, hul beskawings verrot van binne, skaars nadat die mure van hul eerste stede gebou is. Die gode. Hy het hierdie woord met so 'n eisige, absolute minagting uitgeblaas dat die lug rondom met ryp bedek het gelyk. Die gode slaap. Of is dood. Of hulle gee eenvoudig nie om vir hierdie patetiese eksperiment nie. Hulle het die boek van die bestaan geskep en dit op die rak vergeet. Hulle het ons, hul dienaars, opgedra om orde te handhaaf in die huis wat hulle verlaat het. Ek wil net die pen wat hulle laat val het, in die hand neem en die foute regstel. Die verrottende, krom reëls uitwis. Die geskiedenis oorskryf. 'n Geskiedenis wat nie elke keer met verraad, bloed en verrotting sal eindig nie, Gom het stilgebly. Sy onbeweeglike, stewige figuur teen die agtergrond van die grou, loodkleurige hemel het net so oud en onwrikbaar gelyk as die drakenrug self, wat agter hom met 'n donker getande silhouet opgereis het. Hy het sy broer in die bodemlose, bloedrooi oë gekyk en daarin nie die waansin van 'n fanatikus gesien nie, maar die vreeslike, tot die laaste komma berekende, eisige logika. Die logika van 'n wese wat eeue lank, duisende jare lank, die eindelose, sikliese ondergang van alles wat dit geroep was om te bewaar, waargeneem het. Die logika van diep, allesverslindende wanhoop, tot die absolute verhef en 'n vreeslike doel verkry. Jy het aan hul krag gesondig, het Gom sag, maar duidelik gesê. Die laagste en helderste van hul krag. Die krag van sielstank, die krag van vergaande siele. Jy, die spinsters van lewens, die bewaarder van ligte patrone, het gedink jy kan nie die draad besit nie, maar die vuur self waaruit dit gespin is. Jy het 'n dief geword, animus. Dief van die heelal self, van dieselfde orde wat jy gesweer het om te bewaar. Jy drink uit 'n plas, en dink dit is 'n bron. Ek het geword wie optree, het die sjamane afgesny, en sy woorde het soos hamerhoue geval. Terwyl jy in jou donker grotte gesit het, saamgesmeld met die klip, die vervloeë tye beween en ou mantras gefluister het ek 'n pad gesoek. En dit gevind. Die siel, dit is nie 'n heilige vonk nie. Dit is energie. Die suiwerste, kragtigste moontlike. Energie wat hierdie gedropt is op hul dom, kleinlike oorloë, hul blinde hebsig, hul kortstondige, waardelose liefde verspil. Ek steel nie. Ek versamel wat verlore gaan. Ek herwin die afval. En op hierdie gesyferde energie kan 'n wêreld gebou word, heeltemal vry van hul siektes. 'n Wêreld van absolute orde, waar elke klip sy plek sal ken. 'n Wêreld waar daar nie verraad, verrotting of hierdie ewige, sinlose verlange na iets groters as hulself sal wees nie. Dit sal perfek wees, soos 'n ideale kristal. En ewig, soos my ontwerp. Dit sal nie gode nodig hê nie, want sy God sal ek wees. Hy het 'n paar gelyke tree vorentoe gedoen. Die afstand tussen hulle, alreeds skrikwekkend weens sy nabyheid, het tot 10 tree verminder. Nou het 'n skaars waarneembare, maar duidelike reuk van die sjamane uitgegaan, soetig en siklyk, soos die reuk van verrottende vlees, gemeng met die skerp, droë reuk van roes en osoon, asof na 'n verre, maar sterk donderstorm. Sluit by my aan, Gom. Ontwaak uit hierdie lethargiese slaap in die liggaam van 'n bergmol. Jou krag, dit is die krag van die aarde self, sy bene en sy mag. Stel jou voor wat ons saam kan doen. Ons sal nie net 'n paar bladsye in die boek regstel nie. Ons sal dit op 'n skoon blad oorskryf. Jy, die vaste basis, die onwrikbare wil van die klip self. Ek, die argitek wat die boumateriaal versamel en syfer. Ons sal nuwe gode word vir 'n nuwe, skoon wêreld. 'n Wêreld sonder dieselfde lyding wat jy so graag hulpeloos beween terwyl jy in jou klipkerker sit, in sy woorde van warmte ontbloot, was daar 'n vreeslike, hipnotiese, ystervaste oortuiging. Dit was nie 'n leuen, nie 'n triek nie, dit was 'n visioen. 'n Visioen in eeue van eensaamheid en wanhoop verdra, en daarom des te gevaarliker en verleideliker.
Gom, diep binne in die laag van sy wese wat ouer as die sterre was, het gevoel hoe die antieke deel van hom op hierdie roep reageer. Die roep tot optrede na eons van passiwiteit. Die roep tot skepping, selfs al is dit deur totale, vurige vernietiging van die ou. Om nie die stil bewaarder by die verweerde hekke te wees nie, maar die skepper, die Demiurg. Dit was monsteragtig verleidelik. Soos 'n diep, donker droom na lang waak. Maar hy het oor die shamane se skouer gekyk. Sy blik, swaar en stadig soos die beweging van tektoniese plate, het deur sy broer se figuur beweeg en in die verte gestaar op daardie swart, asemlose see wat in blinde afwagting verstyf het. Hy het nie ideale orde gesien nie, nie ordelike rye van gehoorsame soldate nie. Hy het honger voorgestel. Onversadigbare, blinde, allesverslindende dors na vernietiging wat nooit versadig sal word nie, want die doel daarvan is nie oorwinning, nie verowering nie, maar die proses self van verslinding, eindeloos en sinneloos, soos die val van 'n klip in 'n afgrond. En agter hierdie see van vlees en metaal, agter hierdie woud van opgestoken spiese, het hy iets anders gesien. Skaduwees. Ontelbare, halfdeursigtige, martelende skaduwees van siele opgesluit in die bloedrooi, polsende hart van die kristal op die shamane se staf. Hulle het daar rondgedwarrel soos motte in 'n bottel, gelykloos geskree, en hierdie stomme geskree was harder as enige gebrul. Jou orde sal die orde van die graf wees, het hom gesê, en sy stem het die finale, onbetwisbare hardheid van graniet verkry, waarteen tyd magteloos is. Jy wil die lewende, asemende, lydende en bly, heilende en lachende wêreld vervang met 'n perfekte, koue, sielose standbeeld. Jy het nie die energie van skepping versamel nie, animus. Jy het pyn versamel. Jy het die wanhoop van die laaste hoop versamel. Die angs van die laaste oomblik voor die niet. En op hierdie uitgeperste, verminkte pyn kan niks lewens gebou word nie. Geen boom, geen gras, geen kind se liedjie nie. Slegs nog 'n groter, nog 'n stommer begraafplaas, waar selfs die monumente van angs sal skree, die eyster shamane se gesig, onbeweeglik soos 'n masker, het nie beweeg nie. Geen spier op sy klippeienskappe het gewoel nie. Maar die bloedrooi lig wat diep in sy oogkaste geflikker het so helder en woedend geflits dat dit vir een kort, vreeslike oomblik hom van binne verlig het, nie die gesig van 'n lewende wese nie, maar 'n leë, vlammende dop, masker, agter wie niks was nie behalwe alles verslindende, koue wil. So jy verkies bewustelik verrotting, het hy vasgestel, en in sy stem was geen teleurstelling nie, slegs koue, konstaterende onverskilligheid van 'n wetenskaplike oor 'n mislukte eksperiment. Jy verkies om die wagter te wees op die rennes, die vloerveer wat die krummels van die vloer van die verlate saal opvee. Jammer. Jou krag, die krag van die vlees van die aarde self, kon nuttig wees vir die groot bouwerk, en presies op hierdie oomblik, met 'n geluidlose, onsigbare bevel wat net een enkele wese in die hele wêreld kon oppik en verstaan, het die eyster shamane laat weet dat die tyd vir woorde uitgeput is. Hy het nie beweeg, geknik, met sy hand of oog 'n teken gegee nie. Net die bloedrooi lig in sy oë, dieselfde een wat in die maat met die kristal gepols het vir 'n fraksie van 'n sekonde geflits, een volle, donker slag maak. En dadelik, van agter sy rug, het sy hoogste skepping, sy hoofargument, sy lewende bewys, vloeiend, geruisloos, soos 'n skaduwee wat van 'n groter duisternis afgeskei het, na vore getree. Geruk. Hy het nie gestap soos lewende wesens loop, met die spiere van sy bene van die grond afstoot nie. Hy het gelyk asof hy gly, sy bewegings was onnatuurlik vloeiend, van die minste rusteloosheid of moeite ontdaan, asof hy nie deur tendons en bene gedryf word nie, maar deur versteekte staalkabels binne-in, aangedryf deur 'n ander, uitstaande wil. Hy het in gelyke lyn met sy skepper stilgestaan, effens links, en nou kon hom, sonder om sy kop te draai, hom in al sy monsteragtige, afskuwelike besonderheid bekyk. Dit was nie bloot 'n grove mengsel van 'n chimera gevorm uit 'n ork, skorpie en mantikora nie. Dit was elke detail, elke getuienis van sorgvuldige, gevoellose geweld teen die natuur van die lewe self. Wat eens 'n ork se gesig kon gewees het, was nou 'n vormlose, knokkerige masker van vergroeide, litteweefsel vlees, die kleur van ou, geelperskneusing. Daar was geen neus nie, net 'n plat, asof met 'n hamer platgeslaan, indeking met twee nou, spleetvormige gaatjies waaruit stoom met 'n stil, fluitende geluid ontsnap het met elke doods, meganiese uitasem. Die mond sonder lippe was bloot 'n horisontale skering, swart en diep, gevul met rye kort, skerp, soos eystervarknaalde, tande wat nie eens bedek was nie. Maar die hoofding, die oë. Of eerder, wat dit vervang het.
In die plek van die oogkaste, waar die wit pupille weerkaatsings van gedagte of gevoel moes wees, het twee simmetriese, perfek ronde leemtes geglo, asof uitgebrand met 'n roodgloeiende ysterbal. En in hierdie leemtes, in hierdie swart afgrond, het 'n ewige, rooklose, bloedrooi vlam gebrand. Dit het nie gewapper van die wind nie, wat daar nie was nie, nie geknipper nie, nie lig weerkaats nie. Dit het net gebrand, koud en stabiel, soos die lig van rottende hout in die diepte van 'n grot waar die son nooit was nie. En sy polsing, stadige, swaar uitsterwing en nuwe, skerp oplewing, was absoluut, tot die fraksie van 'n sekonde, sinchroon met die klop van dieselfde lig in die hart van die kristal op die shamane se staf. Boom, boom. Boom, boom. Die lewende gevange hart van die duisternis en sy sielose, meganiese pols. Geruk het gestaan, en daar het geen dierlike bedreiging, blinde woede of selfs eenvoudige afwagting van hom uitgegaan nie. Slegs absolute, sieleisende leegte van perfek diensbaarheid. Hy was die perfekte instrument in die skede, die hamer in die hand van die klipkapper. Die bewys van die regte pad. Die lewende, asemende argument in die dispuut oor die wêreld se toekoms wat pas geëindig het. Die shamane het sy emosielose, swaar blik op hom gehou, asof hy vir hom vra om weer te kyk en te oortuig. Hier is hy, het die shamane se stem geklink, sag soos die geritsel van sand in omgekeerde glashorlosies wanneer die laaste korrels op die punt staan om te val. Die vrug van ware, onbeperkte wil. Geen pyn nie. Geen vrees nie. Geen twyfel nie. Nie daardie innerlike verrotting wat hul siele van binne vreet soos 'n wurm 'n ryp appel nie. Slegs die perfeksie van onderwerping aan 'n hoër doel. So sal die hele wêreld wees, gom. Skoon van die chaos van gevoelens. Bevry van die marteling van keuse en verantwoordelikheid. Elke rad op sy plek. Elke siel. Hy het sy staf effens, amper teerlik in sy vingers gedraai, en die vlam in Geruk se leë oogkaste het helderder gebrand, sy misvormde eienskappe verlig. Sal met dieselfde ewige, gehoorsame, voedende lig gloei, sy krag gee aan die nuwe, ewige orde. Sal jy in jou 1000-jarige blindheid, hierdie hulbewende, vuil, trane en kortstondige blydskap vol, ewige verraad en vlugtige liefde lewens, bo dit verkies, gom het na Geruk gekyk. Hy het nie na die monsterlikheid van die vorme gekyk nie, nie na die mismaaktheid van die vlees nie. Hy het deur die vlees gesien. Hy het die siel gevoel, of eerder sy verminkte oorblyfsel, die dun, uitgeputte draad van bewussyn, vasgeklem in die staal, ongenadige tang van 'n ander, alles verslindende wil, vir ewig in stomme, geluidlose agonie skree. Dit was nie bevryding van lyding nie. Dit was ewige, nie vir 'n oomblik ophoudende marteling nie, selfs van die moontlikheid van vergeet ontdaan, tot die basiese beginsel van bestaan verhef. Wat Animus aanbied, was nie die paradys van kalmte nie, maar die hel van gevoelloosheid. Die hel waar selfs pyn nie die reg het om eie persoonlik te wees nie, waar alles onpersoonlik gemaak, uitgehol en in brandstof verander is. Hy het stadig sy blik van hierdie leë, vlammende oogkaste afgewend, hierdie vensters na nêrens, en weer in sy broer se oë gekyk. Daarin was geen persoonlike kwaadheid, geen triomf van die wenner in die dispuut nie. Slegs die koue, allesverslindende, absolute sekerheid van die fanatikus wat in sy messianisme geglo het en niks rondom hom gesien het nie behalwe bevestiging van sy reg. Jy het nie die wêreld reggestel nie, Animus, het hom gesê, en sy stem was nou sag, laag en kalm, soos die fluistering van die aarde diep onder die berg voor die grootste grondverskywing. Jy het net 'n nuwe, meer ingewikkelde, meer duursame tralie vir hom geskep. En jy het jouself daarin eerste opgesluit. Jy is die eerste gevangene van jou nuwe orde. En dit is jou enigste ware skepping. Hy het stadig, sonder haas, met dieselfde waardigheid waarmee hy gekom het, sy rug na die shamane en sy stomme skepping gedraai. Dit was nie 'n gebaar van vrees vir die steek in die rug nie, maar van hoogste, diepste minagting vir die argument self, vir die keuse wat aangebied word, vir die toekoms wat voor hom in die gedaante van Geruk gestaan het. Hy het sy lang pad terug begin, na die klipperige wal, na die lae, maar onbuigsame muur van dwergskulde, agter wie duisende lewende, bewende harte in stomme skrik, hoop en gebed verstyf het. Elke tree was swaar en met mate, asof hy die gewig van alles wat gesê is en alles wat kom, op sy skouers dra. Hy het geloop met die vel van sy rug die swaarheid gevoel van 2 paar oë wat op hom gefestig was. Die fonkelende, berekenende en analitiese blik van die shamane en die leë, vlammende, nie siende blik van Geruk. Hy het die helfte van die pad teruggeloop, en egalige lynspore in die stof agter hom gelaat.
Hy het 3/4 geloop. Hy kon reeds nie net die muur onderskei nie, maar individuele gesigte. Die streng onbeweeglike gesig van Douran, die toegeknip oë van Torben, die bleek, soos doek, eienskappe van die elwe op die wal. Die lig het nog meer verdik gelyk, gevul met die loodswaar afwagting van wat binnekort, met die volgende sekonde, met die gedreun van 'n 1000-stemmige gebrul, uit die hemel sou afbreek en van die aarde sou kom. Alles was voorberei. Alles was besluit. Alles was verby. Presies op hierdie laaste oomblik, toe die spanning sy hoogste, ondraaglike punt bereik, toe die aandag van die hele veld, van die laaste, snyfende ork in die agterste rye tot die leier van die griffioene wat op die rand verstyf het, op die 2 reuse en die eensame, wegwykende figuur tussen hulle gevestig was, het beweging ontstaan waar dit die minste verwag is. Uit 'n nou, diep vou van die terrein, bedek deur 'n opeenhoping van mosklippe en verdorde struike, het 'n skaduwee geflikker. Dit was gewigloos en vinnig, soos 'n wesel wat oor die gras gly, soos 'n koelrilling wat oor jou rug loop. Dit was Lyraal. Sy het nie met verloor kop vorentoe gehardloop nie, sy het deurgesypel, elke bultjie, elke spleet gebruik. Sy het verby die onbeweeglike, soos klipstandbeelde, dwerges in die voorste rye gegaan, hul massiewe wapenrustings en groot skilde as tydelike skuiling, as trappe gebruik. Haar mantel, die kleur van skemering en droë klei, het saamgesmeld met die grou klip van die wal. Haar tree was absoluut geruisloos, deur eeue van geluidlose lewe in die skemer van antieke woude geslyp. Sy het nie gedink aan die bevel wat sy nie gekry het nie, aan die algemene plan, aan militêre dissipline of die vreeslike gevolge van haar daad nie. In haar hart, wat net 'n oomblik gelede deur 'n vreemde, ysige leegte leeggemaak is, het een enkele, helder en vreeslike gedagte skielik, soos 'n weerligflits in die nag, opgevlam. Dit het nie uit die verstand gekom nie, nie uit berekening nie, maar uit die diepste van haar wese, uit daardie antieke gawe van gesig wat die vloek en laaste wapen van haar geslag was. Hy staan daar. Oop. Onbeskerm. Nou. En dit is die enigste kans. Die enigste en laaste, sy het van agter die laaste, uiterste skild in die dwergphalanx uitgeduik, 'n paar vinnige tree voor die hele formasie. Niemand het haar met uitgestrekte arm kon keer nie. Niemand het kon skree dat sy terug moes kom nie. Haar boog, glad, gepoleer deur die hande van baie geslagte, soos 'n tak van 'n ou wingerd, was reeds in haar buigsame, sterk vingers. Die pyl met 'n lang, dun, stekelrige punt van donker staal het reeds op die snaar gelê, in een vloeiende beweging uit die koker getrek. Haar hele wese het in een punt, in een voorneme saamgetrek. Haar beweging was een vloeiend tot outomatisme geslyp. Ligte, veerkragtige draai van die lyf, die gladde optil van die boog, die spanning van die snaar tot by die oor, waar die vere van die pyl haar wang geraak het. Dit alles het minder tyd geneem as een klop van haar ontstelde hart wat in haar bors verstyf het. Die wêreld het tot die driehoek vernou. Haar oog, die punt van die pyl en die donker, ligverslindende figuur van die eyster shamane, wat steeds onbeweeglik in die middel van die niemandsland staan. Sy het nie lank gemik, haar oë toegeknip, in haar gedagtes die windkorreksie bereken nie. Sy het die teiken gesien, die donker, graniet, onbeweeglike figuur met die bloedrooi vlek van die kristal op die staf, steeds in die middel van die veld langs sy stomme, vlammende skepping. Sy het die ruimte tussen hulle gesien, skoon en leeg, en met die vel van haar wang die ligte, skaars merkbare beweging van die stilstandelig gevoel. En haar vingers losgelaat. Die snaar het geklik, maar die geluid was nie 'n helder, singende gedreun nie, maar droog, skerp en kort, soos die geluid van 'n snaar wat onder spanning bars. Die pyl het die grou, swaar lig ingegaan nie met die gewone fluit van gesnyde wind nie, maar met 'n stil, ritselende geluid, asof dit die weefsel self van die tot die uiterste gespane stilte sny. Dit het volgens 'n lae, skuins, dodelike baan gevlieg, reguit, sonder bo en ingewikkelde lisse, soos gepas vir die skoot van 'n ware elf, vir wie boogskiet nie 'n ambag of selfs kuns was nie, maar 'n voortsetting van sy eie wil, die onmiddellike beliggaaming van gedagte in aksie. En op hierdie oomblik het die tyd vertraag, uitgerekt, daai geword. Gom, wat reeds amper by sy mense uitgekom het, toe hy die skaars hoorbare klik en hierdie stil, onheilspellende geritsel agter hom hoor, het net begin omdraai, die beweging van sy skouers was swaar en stadig. Die shamane het gelyk asof hy steeds agterna kyk, sy aandag op die wegwykende broer gerig. Net die leë, vlammende oogkaste van Gerrik, wat in volle maat met die kristal gebrand het bewe, die monster self het nie gewoel nie, maar die vlam in hierdie donker holtes het vir 'n oomblik effens helderder en ewiger gebrand, asof
'n ingewikkelde toestel 'n skielike gevaarlike oplewing van vreemde energie in die stelsel opgetel het. Die pyl het intussen reeds die helfte van die afstand gevlieg. Dit was vinnig, onverbiddelik, vreeslik vinnig, doeltreffend. Dit het gelyk asof nog een knip, nog een hartklop, en die dun geslyp angel sou die granietbors, die kern self van die donker monster wat by die oorsprong van die hele naderende nagmerrie staan, binnendring. Maar die eystersjamane was nie 'n god wat met staal geslaan kon word nie. Hy was 'n antieke gees wat in gesteelde vlees ingetrek het, en sy persepsie van die wêreld was anders, nie net op sig en gehoor gebaseer nie. Hy het die pyl nie met sy oë gesien nie. Hy het sy naderend met sy hele wese gevoel. Soos 'n skielike, skerp, koue naald wat in die digte, berekende weefsel van sy voornemens dring. Soos 'n bedreiging vir dieselfde orde wat hy opbou. Soos dissonansie in sy simfonie. Hy het sy kop gedraai. Nie na die vliegende dood nie, nie die silwer flits van die pylpunt na spore nie, maar daarna toe, van waar dit gekom het, na die klipperige wal. Sy blik, bloedrooi en siloos, het vir een kort, ewige oomblik die wyd oop, liggrys oë van Leraal ontmoet, wat met haar dalende boog in haar verslapte hand gestaan het. In hierdie blik was daar geen persoonlike woede, geen verbaasdheid, nie eens irritasie nie. Daar was net koue, amper nuuskierige, analitiese erkenning van 'n eenvoudige feit, konstatering. Ag, so daar is nog een. Nog 'n poging en toe het hy die enigste beweging gemaak. Lig, amper onverskillig, soos om 'n lastige muskiet weg te jaag. Hy het nie eers sy staf ter beskerming opgelig nie, nie 'n wye swaai met sy hand gemaak nie. Net die bloedrooi kristal op sy punt het geflits, nie helder, verblindend nie, maar diep van binne smeelend, dig lig, soos 'n roodgloeiende koeltjie in die as waarop skielik geblaas is. En die ruimte rondom hom het verander. Reg op die pad van die vliegende pyl, net 2 tree van sy graniet, onbeweeglike bors af, het die lig skielik verdik, met klein, vinnige beweging gebewe en 'n walglike, onnatuurlike kleur van aangekoekte bloed en ou kneusing aangeneem. Dit het nie so staalhard geword nie, dit het taai geword soos die dikste, swart heuning en terselfdertyd veerkragtig soos styf gespande vel van 'n trom. Dit was nie 'n magiese skild in die gewone sin nie, nie 'n muur van lig of verdikte krag nie. Dit was 'n skielike, plaaslike verdraaiing van die werklikheid self, 'n versperring van suiwer, gekonsentreerde wil, deurtrek met die pyn, vrees en wanhoop van duisende gesteelde, opgeslote siele. Leraal se pyl het hierdie bloedrooi, polsende versperring getref. Daar was geen harde, helder slag van staal op magie nie, net 'n dowwe, sappige, klam geluid, soos wanneer 'n swaar, ronde klip van 'n hoogte in dik, moerasmodder val. Die punt geslyp en gehard, wat onder ander omstandighede 'n staalborsplaat of 'n skild kon deurboor, het vir 'n oomblik stilgestaan, in die bloedrooi, liggende glans vasgeval, asof in lewende, taai teer. Die skag, dun, veerkragtig en sterk van gebuigde elfhout, het in 'n stywe, bewende boog van die monsterlike, skielike spanning gebuig, oor al sy vesels heen fyn gekraak. En dan, dit het teruggespring. Dit is nie ver weggeslinger nie. Dit het nie in die middel gebreek nie. Dit het net met 'n stil, klaggelike, onvergelykbare fluit weggespring, 'n onbeholpe, gekrekelde boog beskryf en op die grou klippe 'n paar tree van die sjamane afgeval, kragteloos met die skag teen die klein grys getik. Op sy punt was daar geen druppel bloed, geen weerkaatsing van magie nie, net die dowwe, stowwerige, alledaagse glans van goed bewerkte staal, nuttelose speelgoed. Die skild self, hierdie polsende, walglike vlek van verdraaide lig, het onmiddellik verdof en verdwyn, asof dit nooit bestaan het nie, geen reuk van osoon, geen rimpeling in die lig nagelaat nie. Die hele aksie, van die klik van die snaar tot die val van die pyl, het minder as 2 klop van 'n ontstelde hart geneem. Op die wal, tussen die dwerges en elwe, het iemand geskok, kort, skerp en hopeloos, asof hy die laaste vlam in die venster sien uitgaan. Een van die dwerges in die voorste ry het op sy dialek gedreun, met die rug van 'n swaar byl teen die staalkant van sy skild geslaan, en hierdie geluid, stomp en woedend, het soos 'n begrafnisklok geklink. Leraal het nie beweeg nie. Sy het gestaan, steeds haar neergelate, skielik ongelooflik swaar boog gehou, en na haar pyl gekyk wat eensaam in die grou stof van die niemandsland gelê het. In haar bors, onder die ligte wapenrusting, was daar geen hitte van teleurstelling of woede nie, haar hele, tot in haar bene, was met die ysige, bodemlose leegte van finale begrip gevul. Sy het nie net 'n magiese triek gesien nie, nie 'n sterk beskermende towerspreuk nie. Sy het die kern self van die vyand gesien, sy natuur. Hy het nie afgeweer, nie verdedig nie. Hy was bloot ontoeganklik.
Hy was nie deur persoonlike krag omring nie, maar deur die wese self, die materiaal van gesteelde dood en opgeslote agonie, tot 'n absolute, ondeurbreekbare muur verdik. Om op hom te skiet was soos om op die dowwe, klipperige massa van 'n grafheuwel te skiet. Die eyster-shamane het sy lewelose, allesiende blik vir 'n oomblik langer op haar gehou. In sy bloedrooi, liggende oë het geen triomf van die wenner geblink, nie eens eenvoudige minagting vir die swak poging nie. Daar was net dieselfde koue, afstandelike nuuskierigheid waarmee 'n wetenskaplike of natuurkundige die vrugtelose poging van 'n muur om 'n rots van die pad af te skuif, sou waarneem. Toe het sy blik, swaar en onverbiddelik, stadig, asof onwillig, van haar af na hom gedraai, wat eintlik heeltemal omgedraai en nou gestaan en na hierdie klein, onmiddellik uitgespeelde en net so onmiddellik geëindigde drama gekyk het. In die dwerg se gesig, in sy diep ingesinkte oë, was daar geen berisping vir die elfmeisie nie, net dieselfde, vir hom bekende, antieke weemoed. Hulle glo steeds dat hulle my met 'n stuk gepinte hout en yster kan stop, het die shamane gesê. Sy stem, steeds van klankkleur en warmte ontbloot, het so geklink dat dit nie met die ore gehoor is nie, maar asof binne in elke kop op die veld, nie as 'n harde gil nie, maar as 'n indringende, vreemde gedagte wat skielik in elke bewussyn verskyn. Hulle klou aan hul brose, verganklike vlees, aan hul hout en yster. Aan die illusie van keuse en aan die illusie dat hul wil iets beteken, hy het stadig, met plegtige onhaastigheid, sy staf opgelig, nie op iemand wys nie, maar dit bloot tentoonstel soos 'n vaandel. Die kristal op die punt het eweredig met matige pols, soos 'n kalm, selfversekerde hart wat geen vrees ken nie. Tyd om vir hulle te wys waar hulle eintlik in glo. Tyd om vir hulle die einde van al hul illusies te wys. Die einde van die moontlikheid self van 'n ander pad, en met hierdie woorde, sag en onverskillig, het hy eintlik omgedraai en terug begin gaan, na sy swart, stomme, haatasemende rye. Sy tree was net so met mate en onhaastig as voorheen, toe hy op hierdie ontmoeting uitgekom het. Geruk het agterna gedraai, sy massiewe, chitinklou het die klip effens gekrap, droë, afskuwelike geluid soos die skuur van 'n mes teen 'n rib maak. Die hemelse vertoning, wat 'n hele ewigheid geduur het, was verby. Alle woorde is gesê, alle argumente uitgeput. Die eerste bloed, of eerder die eerste stof van die hulpeloos pyl, is vergiet. En dit het absoluut niks verander nie. Maar hierdie kalmte, selfversekerde beweging van die shamane terug was nie 'n terugtog nie. Dit was nie 'n teken van mislukking of twyfel nie. Dit was die laaste, duidelikste sein. Die sein waarvoor alles begin is. Die einde van woorde het die begin van aksie beteken. Die eerste slag was nie die fluit van pyle, die gebrul van monsters of die strydkreet nie. Die eerste was die reuk. Swaar, dig, dierlike stank van wase wat weke lank nie gewas is nie, ou ingeslote bloed en bytende, bittergal, opgewaai deur duisende bewegende liggame en skielik deur 'n wind wat krag opgedoen het, direk na die lae dwergmuur gedra. Hierdie wind het van suid afgewaai, warm, klam en onaangenaam, die asem van 'n verre, uitgedroogde steppe, stof van sy paaie en iets anders, soetig, siklyk en dieprottend, soos die reuk van 'n geswelde aas wat op 'n warm dag in 'n donge lê. Dit het in die gesigte van die verdedigers geslaan, hulle laat knip en frons, dik speeksel uitgespoeg, probeer om die taaie smaak van verrotting en ontbinding op die tong self weg te kry. Toe, amper onmiddellik, het die geluid gekom. Eers ver soos die geruis van die see agter die rotse, en dan aanwakkerend, al nader, een, alles verslindende gedreun waarin individuele skree of stemme nie meer onderskei kon word nie. Dit was die gedreun van die aarde self, geskit deur die ontelbare aantal voete. Die gedreun van yster, teen kliprinkel, teen ander yster. Die gedreun van dierlike gebrul wat uit honderde en duisende kele opgestyg en in een lang treur gelyk het. Dit het oor die veld gerol, soos die voordonderweer, nog ver donderweer, die hele lug met 'n digte vibrasie gevul, waardeur klein klippe onder die voete begin tril het en staalplate van wapenrustings fyn hoog getingel het. En eers toe, deur die sluier van skielik opgestygde stof van die grond, het hulle die beweging self gesien. Die swart grenslose see het opgehou om 'n statiese, skrikwekkende abstraksie op die horison te wees. Dit het gekraak en gisting gekom, in aparte, monsterlike, hoë golwe verdeel. Vooraan soos lewende, opgewonde ramme het die ogres gerol. Hul reuse, vatvormige lywe, die kleur van aangekoekte bloed, ou grond en aarde, het tydens hul hardloop geswaai, en hul klein, verkagtige, diep ingesinkte oogies was toegeknip, vol van dom, onversadigbare woede, selfs van gedagte ontdaan.
Agter hulle op lang geboë gespierde pote het die wargs vooruit gestorm. Hulle het nie gehardloop soos orks hardloop nie, hulle het oorgespring van die grond af met katagtige, veerkragtige krag gestoot, en hul wolvagtige, verlengde snoete was opgetrek in 'n geluidlose, haatvol gegrom. Uit swart kake het dun stroompies skuimende, wit speeksel gedrup. Staan het Douran Eysterhand gebrul, en sy stem, gewoond om die gedreun van mynverskywings, die gebrul van smeltoonde en die geklingel van smitshamers te oorskree, het vir 'n oomblik die aanwakkerende geraas van die naderende storm oorkom. Nie beweeg nie. Spiese op borshoogte. Wag vir my teken. Geen tree terug nie, die dwerges in die eerste skerp, met hul magtige skouers en rugge teen die ander kant van hul groot, reghoekige skilde gerus, het nog laer gehurk, die gewig op hul sterk bene geneem. Hul gesigte, versteek agter swaar staal voorhoofplate en geslote visiere, was nie sigbaar nie, maar uit die manier waarop die rieme van hul wapenrustings gespan het, hoe die kneukels van hul stewige vingers, wat die stele van lang spiese pynlik vasgeklem het, wit geword het, was dit duidelik, elkeen het in hierdie sekonde in sy gedagtes na sy klipgode gerig, nie om oorwinning gebid nie, maar net dat daar krag sou wees om hierdie eerste, verpletterende slag te weerstaan. Die tweede ry, dig op mekaar, het 'n lang, swaar spiese bo en tussen die skilde van die eerste uitgesteek, 'n dodelike, ysterpalisade voor die muur geskep. Die derde ry het hul spiese gereed gehou, opgelig, om in 'n oogwink die gesneeuwweldes te vervang en te verhoed dat die muur instort. Leral, wat deur aller agter die soliede lyn van skilde weggeslinger is, het reeds haar plek op 'n lae klipuitsteeksel links van die middel van die wal gevind. Haar vingers het self die pyl in die koker gevind en op die snaar geplaas. Maar sy het nie geskiet nie. Haar blik, skerp en koud soos 'n winteroggend, het nie oor die algemene, allesveegmassa gegly nie, maar individuele, belangrike teikens gesoek. Die pyl was haar enigste ware woord in hierdie geveg, en elke so woord moes akkuraat en betekenisvol wees. Langs haar, stil, soos grou skaduwees, het ander 11 hul posisies ingeneem. Die lug rondom hulle het gevul met stil, amper musikale, bedreigende gekreun van talle styf gespande boogsnare. Op die flanke het die senture hul laaste manoeuvres voltooi, en die lig bo hul wig, puntig en swaar soos 'n spiespunt, het gedreun van ingehoue ongeduld. Hulle het nie in 'n eenvoudige ry opgestel nie, maar in 'n diep, lewende driehoek, die punt suidwaarts gerig, daarna toe waar die wind wat die reuk van vreemde bloed en verroeste yster dra gewaai het. Frondar was in die hoogste punt van hierdie wig. Hy het nie meer op sy spies gesteen nie, hy het dit voor hom gehou, die steel dig teen sy magtige, met litte bedekte sy gedruk, die lang, geslypunt effens na onder, na die grond gerig, gereed om op enige oomblik op te sweef en in die vyand te dring. Sy grys, verwarde maanhare het op dieselfde wind gewapper wat die reuk van die vyand gedra het, bytend soos rook van brandende wol en soetig soos verrottende vrugte. Hy het nie na die middel gekyk nie, waar die eerste monsterlike golf op die punt staan om met 'n oorverdowende gedreun te breek. Sy ou, wys, verbleekte oë van steppewinde het effens links gekyk, waar die swart, wemelende massa effens dunner was, waar 'n klein, maar merkbare gaping tussen die afdelings van dom, swaar trap ogres en die hoof, groen, staalglitterende massa orks gesien kon word. Daarna toe, in hierdie swakheid, hierdie naad in die swartdoek, moes die hamer is 'n slag kom, die vinnige, verpletterende slag van sy mense. Hy het die buitende, stowwerige lug diep, vol bors ingeasem, en die ou, bekende, seerpyn in sy heup, 'n herinnering aan die ou orkspies, het teruggetrek, opgelos, deur 'n ander, nog bekender gevoel vervang, nie blinde woede nie, maar die koue, absolute, kristalhelder gereedheid van die kryger wat sy plek in die geveg ken. Die gereedheid om te doen waarvoor hy onder die eindelose steppehemel gebore is. Myrsal het plat op die koue, ongelyke grond gelê, sy oor en wang teen die growwe, mosbedekte klip gedruk. Hy het die naderende hordes nie gesien nie, sy wêreld het tot die dun, skaars waarneembare, maar duidelike vibrasies wat deur die grond oorgedra is, vernou. Hy het deur die dikte van die klip die swaar, aardbewende tred van die ogres gevoel, soos die verre houe van 'n reusehamer, die ligter, vinniger en vinniger bewende trilling van die talle pote van die wargs wat draf, die fyn, onophoudelike getrap van duisende orkvoete met growwe leer en yster beslaan. Sy mense, voor die wal versprei so swart, onsigbare klippies, was selfs vir hom nie meer sigbaar nie. Hulle het deel van die landskap, deel van die klippe, bultjies, verdorde, stekelrige gras geword. Hul werk, stil, geduldig en vreeslik, het reeds voor die eerste ware slag, voor die eerste gil, begin. Hulle was die doringe wat reeds in die vlees van die aanvallende massa gedring het, voordat dit sy wond besef het.
En toe die voorste ogres, brullende en hul knippels van volle stamme swaai, reeds in 100 kort tree was, die hele wêreld voor die onbeweeglike dwergmuur gevul het die eerste ware dood uit die hemel, uit die grou, lae, drukkende sluier neergestort. Dit het amper sonder geluid gekom. Net die skerp, ligsnyende, soos 'n skeermes, fluit, en dadelik daarna, die dowwe, klam, sappige plof. Die eerste ogre, massief, met vel soos krake in die songebakte klei, het skielik vreemd, onbeholpe met sy kop geskit, asof hy op gelyke grond gestruikel het. Sy klein, dom oogies het verwyd van skielike, onverstaanbare verwarring. Hy het nie geskree, nie gebrul nie, hy het net met sy gesig in die stof geval, soos 'n afgekapte boom, en stil gebly. Uit sy dik, kort nek, net onder die basis van die skedel, het die dun, steeds van die slag bewende skag van 'n 11-pyl uitgesteek. Hoog in die lug, amper met sy magtige, membraanvlerke die lae, loodgrys wolke raak, het die heer van die rande, die leier van die griffioene, stadig, majesteus sy klipperige, soos leiklip, vere uitgesprei. Sy skaduwee, reuse en monsterlik, het op die naderende, soos lewende gety, hordes geval, oor hulle gegly, vir 'n oomblik die lig verduister. Hy het geen strydkreet uitgespreek nie, nie gebrul nie. Hy het net koud, beoordelend met sy geel, gesmelte goue oë na sy mense wat naby gesirkel het, gekyk, en hulle, gehoorsaam aan sy stomme, antieke wil, het hul vlerke gevou en afgepik met die stomme, roofdierverse, absolute woede van vallende klippe wat van bergkranse afval. Hul kloue, nie net skerp nie, maar massief, soos geboë ysterraakplekke wat in klip kan gryp, het in die laaste oomblikke voor die slag oopgegaan. Hulle het nie gegryp, nie gekrap nie, hulle het ingegryp. Een van die reuse het met 'n sissende, soos wind in 'n kloof, geluid van gesnyde lig sy staalvingers in die dik, knokkerige rug van 'n ogre gedruk, wat reeds sy knippel oor die kop van 'n dwerg opgelig het. Die kloue het diep ingegaan, met 'n dowwe, sappige krak, die vel soos krake in klei deurgeboor en in die digte spierweefsel, en dan in die been ingegaan. Die monster het gebrul, maar nie van pyn nie, van skielike, wilde woede, omdat hy van die grond gelig, sy steen en teiken ontneem is. Sy gebrul, hard en hees, het skielik afgebreek, vervang deur 'n fluitende, stikkende gerug, toe die magtige vlerke van die griffioen, met moeite van die monsterlike swaarheid af opgestyg, die liggaam opwaarts getrek het. Die ogre het hulpeloos in die staalgreep gespartel, sy kort, dik bene het krampagtig in die lug getrap, en die knippel het uit sy oopgemaakte vingers geval en, tuimelend, na onder gevlieg, die hardlopende orks ondergeraak. 'n Ander griffioen het sy kloue in 2 wargs wat skouer aan skouer in woedende drif gehardloop het, vasgeklem. Sy kloue het hulle so spiese deurboordring, een deur die skouer, die ander deur die rib. Diere, skrilgeweek, vol pyn en woede, het vir 'n oomblik die algemene gedreun oorstem toe hulle van die grond gelig is. Magtige vlerkslaa het hele fonteine van stof gemeng met bloed in die lug gelig, en dan, wat ondergeval het, was nie meer 'n lewende wese nie, dit was bebloede, gebreekte liggame, sakke met bene en geskeurde vlees. Die lijk van die ogre, steeds krampagtig beweeg, het die griffioen reg in die middel van die digte orkformasie neergewerp. Die slag was vreeslik. Daar was nie 'n gil nie, maar 'n dowwe, verpletterende, klam geluid, die geluid van liggame wat onder swaarheid breek, wapenrustings wat kraak en vlees wat platsak en vergrys. Die ork waarin die vallende liggaam vasgery het daaronder verdwyn, asof hy nooit bestaan het nie, bure in die ry is omvergegooi en weggeslinger. Die een het geval, in sy eie bloed versmore van die slag, die ander, bedwelm, probeer opstaan, oor die bebloede oorblyfsel struikel. Vir 'n oomblik het 'n chaotiese, bloedige trechter in die egalige, bedreigende lyn ontstaan, gevul met kreun en sterwende gerug. Die lug het nie net met gedreun en skree gevul nie, maar ook met hierdie spesifieke, swaar klap van vallende vlees op die grond, die kraak van bene onder die voete van diegene wat nog vorentoe hardloop, nie kan stop nie, aangespoor deur blinde woede en die ysterwil wat hulle van agter afdryf. Dit was nie 'n elegante manoeuvre, nie 'n taktiese slimmigheid nie, dit was antieke, oeruitdrukking van krag en woede met koue, roofdierberekenendheid toegepas. Die griffioene, hierdie kinders van klip en hemel, het nie net doodgemaak nie, hulle het die orde self van die aanval vernietig, die swart massa in chaotiese gemors verander, waar paniek en angs vinniger begin pols het as woede. En hoog in die lug, nie van sy plek af bewegend nie, net stadig op sy klipperige vlerke sweef, het die heer van die rande hierdie stomme bloedbad met sy gesmelte goue oë waargeneem, waarin daar geen triomf, geen jammerte was nie, net die koue, ewige kalmte van die bergtop wat na die storm op die klipperige vlakte kyk.
Goom, wat eindelijk die wal bereik en deur die ry dwerges, wat stil oopgegaan het vir hom, gegaan het hom omgedraai en die naderende staal en Shitteen storm in die gesig gestaar. In sy oë, donker en oud soos die diepste bergingewande, was daar geen vrees, geen vergeefse hoop, nie eens die bekende weemoed nie. Daar was net die kalm, onwrikbare, granietvasberadenheid van die klip wat die ewige, swaar las aanvaar het om die muur te wees, die versperring te wees, die een te wees teen wie elke golf sal breek, selfs al is die golf die see self. Hy het sy wit mitrilbuil opgelig, en sy vlekkelose, tot speelglans gepoleerde lem het die dowwe, verstrooide lig van die somberdag opgetel, met 'n koue, skoon, amper onnatuurlike glans geflinker, die laaste weerkaatsing van die wegwykende wêreld. Die elwe het geskiet soos hulle asem gehaal het, eweredig, metodies, sonder rusteloosheid, sonder onnodige bewegings, met die gekonsentreerde afsondering wat priesters het wat 'n antieke, bloedige ritueel uitvoer. Agter die eerste eensame pyl het die tweede, derde, tiende gevlieg. Dit het gelyk asof die grou, swaar, met gedreun en stofgevulde lig begin ritsel het, met dun, amper onsigbare, dodelike lyne besaai. Elke skoot was 'n aparte, geweegde besluit, 'n koue keuse, akkuraat en tot die millimeter bereken. Hul pyle het nou skeure in die growwe, tuisgemaakte wapenrustings van die ogres gevind, in die nekke en sye van die vinnige, buigsame wargs gedring, hulle uit die hardloopritme geslaan. Laat val en onder die voete van diegene wat agteraan gehardloop het, gerol, die eerste, skugter Charles saai. Dit was nie 'n soliede, allesveegreën, nie 'n wolk wat die son verberg nie. Dit was 'n koelbloedige, chirurgies akkurate seleksie, uitdunning van die rye, metodiese afsny van die sterkste, woedendste. Onder die 11 pyle, onder die pikkerende aanvalle van die griffioene, het die voorste, vreeslikste kant van die swart golf sy egalige, dreigende vorm begin verloor, begin struikel, met bewegende en vinnig stil wordende liggame bedek, wat dadelik nuwe, bloedige en glibberige hindernisse vir die volgende geword het. Wat 'n oomblik gelede nog 'n eenvormige, onstuitbare beweging van 'n ysterstroom gelyk het nou uitmekaar gespoel soos ou lap onder die gewig van vergote water. Die ogres, hierdie lewende ramme, het op hope verskeurde liggame van hul eie mense afgestuit, hul swaar, onbeholpe voete in die taai, warm gemors van bloed, grond en ingewande gegly. Sommige het vorentoe geval met 'n gedreun soos die val van sakke klippe, en nie weer opgestaan nie, deur hul eie massa geplet of deur dwergspiese afgemaai wat dadelik 'n spleet in hul val gevind het. Ander, wat probeer het om oor die hindernis te stap, het hul balans verloor, hul arms wyd uitgesprei, en op hierdie oomblik het 'n dosyn 11 pyle in hul onbeskermde sye en dik nekke gedring, hulle op hul knieë laat sak met 'n stil, jeesborrel in die keel. Die orks, wat in 'n digte, onheilspellend ordelike formasie gevolg het, kon nie meer hul metodiese, drukkende pas behou nie. Hulle moes om die gewondes en dooies gaan of oor hulle trap, hul egalige rye het gebreek, in groepies saamgedrom. Die getrap van duisende voete, wat voorheen in een hol metodies gedreun saamgesmelt het nou in 'n ongelyke, struikelende kakofonie verander, hier 'n swaar slag, daar 'n glibberige klap, verder 'n kort, desperate gil van die een wat gegly en vertrap is deur die volgende, wat niks gesien het en wou sien nie behalwe die rugge van die voorste. Die liggame self van die gesneeuweldes, nog warm en toegewend, het 'n nagmerrie hindernis geword. 'n Gevalle warg met gebreekte ruggraat, wat krampagtig in sterwende konvulsies getrap het met sy klauepote aan die bene van 'n verbygaande ork vasgehaak, en hy, geval, nog 2 saamgesleep, vir 'n oomblik, 'n klein maar woedende stampong geskep, wat dadelik deur die akkurate skote van die elwe op die wal bedek is. En hoe verder, hoe meer het hierdie chaos toegeneem, soos 'n sneeubal. Elke nuwe val, elke nuwe lijk het die pad vir die volgende bemoeilik. Wankelende, bloedige eilande het tussen die stroom ontstaan, waaromheen die aanvallers moes uitsprei, druk en digtheid verloor. Daar was nie meer 'n soliede muur van vlees en metaal nie, daar was flenters, skeure, leemtes, net met kreun en dood gevul. En uit die lug, sonder ophou, het nuwe straffende skaduwees geval, en met elke so val, met elke verpletterde liggaam, het die swart golf nie net krygers verloor nie, maar ook sy vreeslike, onverbiddelike heelheid in aparte, al hoe swakker en gedisorganiseerde strome uitmekaar gespat, wat dan teen die lae, maar onbuigsame staal van die dwergmuur gebreek het. Maar die naderende see was te groot, te bodemloos, te onverskillig oor sy verliese. Die ogres, wat geen aandag aan die langs hulle valmense geskenk het nie, het reeds die voet self van die dwergmuur, hierdie lae, maar onbuigsame klipperige wal bereik. Hul reuse breë skaduwees het op die eerste staalglinsterende skerp geval.
Die reuk, nou nie meer die voorbode nie, maar die wese self van die vyand, dierlik, suur, ondraaglik, met 'n duidelike, verstikkende bymenging van ranzig vet, siek tande en uitwerpsels, het in die gesigte van die dwerges geslaan, buitend en tasbaar soos warm, rottende mis. 'n Ogre met vel bedek met skurfte en litte glansend van vetterige, stinksweet, het sy knippel van 'n volle, onvelde stam van 'n jong eikeboom gemaak, opgelig en met 'n kort, soos hoes, uitasem op 'n dwergskild met so monsterlike krag neergeslaan dat die hol metaalslag, gemeng met die kraak van gespanne hout, onder die lae gewelf van die hemel geklink het, soos die slag van 'n stormklok wat verkondig dat die tyd van desperate woede aangebreek het. Die slag was oorverdowend, dit het in die bene en tande van elkeen wat in die voorste rye gestaan het, weergalm, deur die hele formasie gegalm. Die dwerg agter daardie magtige, met staal beslaan skild, ten spyte van al sy hardkoppige, in myne en smitshamers gesmee krag, het oor die klippe 'n halwe tree teruggerol, 2 diep, duidelike groewe van die sole van sy swaar ysterskoene op die grond gelaat. Die skild het in die middel gebuig, die hout het gekraak, maar dit het gehou, nie aan skerwe gespat nie. En dadelik, van agter sy kant, van die kante, waar ander dwerges gestaan het 3 dwergspiese met breë, blaarvormige punte, soos 3 staal, vergiftige slange, na vore geskiet. Hulle het die ogre amper gelyktydig binnendring, in die sagte, onbeskermde buikbedekking en in die dik, soos stompe, gespierde duiwe. Die monster het gebrul, maar nie van pyn nie, van suiwer, maar blinde woede, en het vorentoe gestorm, probeer om die formasie plat te stamp, hierdie hardkoppige, klein wesens met sy eie bebloede, nog lewende, aangoneerende lijk omver te gooi. Agterom het ander dosyne, honderde knoestige, met litte, vratte en etterende gewasse bedekte liggame, soos 'n vuil, raserende lawine gestroom. Die dwergmuur, hierdie groot, glinsterende mosaïek van skilde en helms, het vir die eerste keer gewankel, nie teruggetrek nie, maar bewe en in golwe geswaai, soos die aarde onder die hoewe van 'n mal, onstuitbare trop. In die lig, al dig van stof, sweet en die reuk van die dood, het 'n nuwe, digte, soetig koperkleurige en naarwekkende reuk van vars dwergbloed, gemeng met die stank van geskeurde ingewande, vrygestelde gasse en die bytende koue, taai sweet van vrees, opgestaan. Vrees was, dit kon nie erken word nie, dit het in die nou tussenruimtes tussen die skerp rondgesweef, onder die wapenrustings ingedring, taai en koud soos die voordagbreek mis in 'n bergkloof. Maar die dwerges het dit nie met hysteriese gil, nie met harde gebed begroet nie, maar met die stomme, geklemde knars van tande op tande, die dowwe gegrom, soos die gegrom van 'n ingejaagde dier, en die hardkoppige, onbuigsame druk van die hele liggaam vorentoe, met hul beslaan, stewig soos wortels, voete teen die koue klippe van die Tuisberg wat nou vir hulle die slagveld, die laaste vesting en die broedergraf was. En op hierdie presiese oomblik, toe dit gelyk het of die muur op die punt staan om in te stort, nie die monsterlike, dom druk van die lewende massa kan weerstaan nie, het van agter die rugge van die dwerges, oor hul met staal bedekte koppe, deur die woedende aanval ontstane brese en tussenruimtes, nuwe, vinnige en amper geruisloos krag gestorm. Dit was die sabeltande. Hulle het deur die dwergrye gejaag, soos 'n grys, gevlekte, geruislose weerlig, laag teen die grond gedruk, amper daarmee saamgesmelt van kleur, die kleur van stof, as en verbleekte bloed. Hul verskyning was so skielik en vinnig dat die ogres, wat met hul monsterlike gewig teen die muur van skilde gerus het, nie eers kon dink waar die nuwe, klauevormige, woeste bedreiging vandaan kom nie. Die wit sabeltand het eerste geloop, hierdie stil, dodelike stroom gelei. Hy het nie van sy plek afgespring, nie onnodige beweging gemaak nie. Hy het een reuse, veerkragtige, ongelooflik glad en akkurate stapsprong gemaak en hom in die naaste ogre vasgedruk, amper op sy bors gespring, soos 'n wilde boskat op 'n boomstam. Sy kloue, lang geboë en skerp soos enteraakplekke, het diep in die knokkerige, dik soos olifantvel vlees gedruk, en sy magtige kake, wat 'n jong boompie kon afbyt, het op die kort, dik nek net onder die oor, waar die beenruggraat onder die vel uitgekom het, gesluit. Die krak van gebreekte rugwervels was kort, klam, sappig en baie hard, selfs in die algemene oorverdowende gedreun van die geveg. Die ogre, wat 'n sekonde gelede woedend, met skuim by die mond, op die skild gedruk het skielik slap geword, al sy blinde woede het saam met die lewe uitgevloei, en hy het geval, soos 'n sak klippe, deur die massa van die reusekat wat op hom geval het, platgedruk. Die ander sabeltande het met dieselfde wilde, genadeloose, deur honderde geslagte jag geslyp doeltreffendheid opgetree. Hulle het nie 'n lang, edel, eerlike geveg betree nie, hulle het vinnig aangeval, vermink, die Achillessenings op die bene afgebreek, die laag hangende, onbeskermde maag oopgeskeur, en onmiddellik weggespring, om dadelik
Die volgende oomblik nuwe slagoffer, nuwe teiken vir hul slagtande en kloue te vind. Hul roofdier-elegansie, katspoets en absolute, dierlike genadeloosheid was die volkome, opvallende teenoorgestelde van die stadige, grove, onbeholpe, domkrag van die ogres. Vir 'n paar kosbare gelede oomblikke het daar by die voet self van die klipperige wal 'n wilde, bloedige, onbeskryflike chaos geheers, waar beide dwerges onder die swaar, verpletterende houe van knippels gesterf het, en ogres, en die sabeltande self wat deur orkspiese deurboordring of deur monsterlike knippels platgedruk is. Maar hierdie woedende, klauevormige stormloop was net 'n kort, bloedige blaaspause, een diep, brandende asemteug voor die nuwe, nog vreesliker slag. Die stukkie grond voor die wal, geskit deur sterwende kreun, die krak van bene, klam, smakkende houe van stomp yster op vlees en die wilde, skril gegil van sterwende diere, het vinnig verdwyn, deur die nuwe, aanrollende golf verslind. Agter die woedende eerste golwe van die swart horde het die tweede golf orks en noordelinge gestroom, 'n egalige, dowwe staal en verroeste yster glinsterende, meer vreeslike, meer georganiseerde muur. Hulle het nie meer as 'n wanordelijke, brillende, onordelike skare geloop nie, maar in 'n dig, gedissiplineerde, onheilspellend stil formasie, met 'n hele woud van getande byle, krom, soos slagtande, swaarde en lang, swaar spiese bedek. Hul gesigte met retiele klanlitte gekerf wat die geskiedenis van hul wreedheid en val bewaar, was vorentoe met fanatieke, leë, amper dooie vasberadenheid gerig. Voor hulle, as die lewende, polsende punt van hierdie ysterspies, het geruk glad en geruisloos gegly, sonder aandag aan die chaos rondom gegly. Die bloedrooi vlam in sy leë, uitgebrande oogkaste het eweredig, stabiel gebrand, sonder oplewings en skommelinge, asof hy nie na 'n bloedige, helse slagting gaan nie, maar bloot roetine, alledaagse, lang gelede werk doen, tree vir tree na die beoogde teiken nader. Sy chitin blink so swart lak, klou het die uitstekende klip bo die egalige oppervlak effens gekrap en afskuwelike, skierende, so slypsteen geluid gemaak, en die giftige, buigsame stert met die skerp, deursigtige vloeistof drupangel op die punt het glad, hipnoties agter sy rug gebuig, gereed om op enige sekonde 'n onmiddellike, dodelike slag toe te dien. Presies op hierdie oomblik, toe die egalige, onverbiddelike orkmassa gelyk gekom het met 'n ander, onmerkwaardige, lankal vergete opeenhoping van grou, met korstmos bedekte klippe en verdorde, lankal vertrap, verbruin gras, het die spoken uit die aarde self, uit die koue skaduwees, van onder, skynbaar onbeweeglike klippe, opgestaan. Een oomblik leë, stil klip, met grou korstmos bedek. Volgende oomblik, la, buigsame, soos 'n riet op die wind, figuur in 'n ryge, gevlekte mantel wat saamgesmelt met die kleur van modder, as, aangekoekte bloed en verbleekte groen. Nkayet. Hy het reg voor die neus van die loop, niks anders as die muur van skilde voor hom siende, ork opgestaan. Sy goue, nou, so splete, oë het met koue, onpersoonlike, roofdiervuur geblink, en die geboë, soos jongmaan, dun lem, soos 'n sekel vir ryp koring, het van die heup af opgestyg, 'n kort, dodelike boog beskryf. Die slag in die oksel, waar die grove, tuisgemaakte staalplate van die borststuk bymekaar gekom en 'n nou, noodlottige, onbeskermde spleet gelaat het, was foutloos bereken, deur lang, wrede oorlewing in die woestyn geslyp. Die skerp, so skeermis tot blou uitgepoleerde lem het met 'n vlyt, soos 'n sig, die vlees binnendring, maklik, amper sonder weerstand tussen die ribbes gegaan, iets belangriks, warm en polserend diep binne gevind en gesny. Die ork het nie geskree nie, nie eers tyd gehad om te gil nie. Hy het net vreemd, kinderlik, verward gesnik, soos 'n kind wat skielik, onverwags van lig ontneem is, en op sy knieë geval, en uit die klein, op die oog af netjiese, wonde het 'n donker, amper swart in hierdie dowwe lig. Stroom bloed gestroom, vinnig in die droë, stowwerige grond opgeneem. Die Kayet, wat nie sy werk met 'n vlugtige blik vereer het nie, het reeds verdwyn, gebuig, laar geword, reeds in die verwarring, in die stof, in die skaduwees opgelos, om oor 10 tree, op 'n ander plek, van onder 'n ander klip, weer as die stom, genadeloose spook op die pad van die volgende niks vermoedende teiken te verskyn. In die kern self van hierdie skielik opgevlamde hel, in die episentrum van die warrelwind van flikkerende gevlekte mantels en groen, sweetvel, het die dood self met die naam Myrsel gesirkel. Hy was nie meer die treurige, in kettings gevange getye wat agter Elode gestaan het nie. Hy het die beliggaaming van weerlig wraak, die hoogste, suiwerste uitdrukking van die roofdierwoede van sy mense geword. Sy liggaam, deur die hitte van die woestyn uitgedroog en deur pyn en vernedering gehard, het met ongelooflike, katspoetsigheid beweeg, maar in elke beweging, in elke swaai was daar nie wilde, onbeheerde woede nie, maar koue, berekende wreedheid.
2 geboë, so sabeltand slagtande, lemme in sy hande was nie bloot wapens nie, hulle was 'n voortsetting van sy wil, fluitende, singende op die windangels wat in die rookgevulde lug kort, dodelike, pragtige boë geteken het, net bloedige strepe en vallende liggame agtergelaat. Hy het nie op sy plek gestaan nie, geen uitdaging aanvaar nie. Hy het soos 'n duiwel tussen die voete self van die groot orks rondgejaag, sy lae lengte en ongelooflike buigsaamheid as die hoof, onoorkomelike voordeel gebruik. Sy taktiek was eenvoudig, primitief en daarom vreeslik doeltreffend. Een akkurate slag en onmiddellike verdwyning. Hy het die lem in die kniesenings van 'n ork wat sy byl opgelig het, oopgeskeur, hom met 'n kort, verbaasde gil laat val, en sonder om te wag tot die vyand heeltemal val, reeds weggespring. Sy tweede lem het op die vlug die onbeskermde kant van 'n ander kryger gevind, tussen die plate van die wapenrusting gedring. Hy het nie gesny om onmiddellik dood te maak nie, maar om te verlam, te vermink, paniek en chaos in die skynbaar onvernietigbare formasie te saai. Die ork wat hom met 'n wyd, uitswaai hou van 'n byl probeer vang het skielik die dun lem op die pols gekry, en sy wapen saam met die bebloede, afgesny hand het weggevlieg, en Mercial, amper tot by die grond gebuig, het tussen sy wyd uitmekaar geplaaste bene deurgegly, op die binneste kant van die dye diep, tot by die been, donker bloed uitstortende sny gelaat. Bloed. Sy warm, taai spatsels het sy gesig en hande bedek, met die antieke rituele littewebs gemeng, hulle in bloedrooi, polserende patrone verander wat met elke draai van die kop beweeg het. Hy het sy sout, metaal, soos ou munte, smaak op die gebarste lippe gevoel, sy taai, vinnig verkoelende warmte op sy hande, glibberig tussen sy vingers. Hy het geen aandag daaraan geskenk nie dit afgevee nie. Sy wêreld het tot die flikker van groen liggame vernou, tot die weerkaatsings op die getande staal, tot die instinktiewe, dierlike voorspelling van die houe nog voordat hulle begin swaai het. Hy het gesien hoe 10 tree van hom af, by die klippe self, 'n jong, vinnige Kaïd sterf, die orkbuil met sy wyd, stomp lem hak hom van die skouer af tot by die dij, en die brose liggaam val met monsterlike, alledaagse onverskilligheid in 2 dele uitmekaar. In Mercial se oë het geen persoonlike woede, geen hartseer geblink nie. Net die koue, ysige, soos water uit 'n bergstroom, begrip van die eenvoudige, onwrikbare waarheid van wat gebeur. Een van die orks, slimmer en waarnemender as sy mense, het probeer om hom in 'n lokval te dryf, in 'n nou doodloophoek tussen 2 klippe, met grou korstmos bedek. Mercial, wat met die vel van sy rug die klipperige versperring gevoel, en die vyande wat van 2 kante afkom, gesien het nie desperate deur probeer breek nie. Hy het iets onverwags, ondenkbaar vir 'n ander kryger gedoen. Hy het opgespring, nie van die grond afgestoot nie, maar van die geboë knie van 'n verblifte ork wat naby was, in die lug met katagtige, akrobatiese elegansie omgeslaan en op die magtige, met grove leer beslaan ork skouers beland. Voordat die een kon skree of hom afgooi, het Mercial se lem 'n vinnige, diep, genadeloose lyn oor sy blote, sweet, te keel getrek. Die warm, oorvloedige stroom het op Mercial se hande en bors gestroom, en hy, sonder om te bly, van die reeds vallende, in sy eie bloedversmoorde liggaam afgespring, reeds oor die glibberige, met modder en bloed oorstroomde grond gerol. Die blinde, woedende slag van 'n spies wat presies waar hy 'n oomblik gelede was, in die grond gedruk het, vermy. Maar die taktiek van skielike hinderlae en weerlig vinnige houe uit die skaduwee het vinnig uitgeput. Nou het hulle die Kaïd gesien. Hul gevlekte, aanvlaarde geskeerde mantels het nie meer met die algemene bloedige, bruin agtergrond saamgesmelt nie. Hulle het soos helder, giftige skoenlappers in die digte, buitende wolke van opgestyfde stof, bloed en swart rook van brandende teer geflikker. Die orks, wat van die eerste skok en blinde woede herstel het doelbewus, met koue, berekenende wreedheid op hulle begin jag. 2, 3, soms 4 orks het een Kaïd omring, en hy moes desperate, met die moed van die veroordeelde, sy aangebore spoed en behendigheid kon nie meer die oorweldigende grove krag en getal vergoed nie. Mercial het gesien hoe die oudste Aktar, met sy waaiende, soos 'n gevegsvaandel, grys driatloks met afgedrage beenkrale, met sy eenvoudige, maar stewige gekerfde staf van donker, swaar hout afweer, en elke kort, knetterende hou van hierdie stafbene breek, tande uitklop en omvergooi. Maar daar was te veel orks, hulle het soos 'n lewende, ystergety nader gekom, en geleidelik, onverbiddelik, die sirkel om die ou kryger toegetrek. Aktar het nie selfs versnel nie in sy metodiese, amper rituele ritme van die geveg gejaag nie. Hy het net die staf geswaai, kort en skerp, presies soos 'n passer, elke baan bereken. Die hout het met 'n helder, droë, soos 'n stok teen klip, slag die ork se pols, met grove leer en ysterarmbande bedek, ontmoet.
daar was 'n krak, nie hard nie, maar duidelik, asof hulle 'n droë, ou tak breek. Die byl het uit die verminkte, onnatuurlik geboë hand geval, en die ork self, huilend van skielike, skerp pyn en woede, het die breek vasgegryp. Akhtar, sonder om tempo te verloor, het hom met 'n akkurate, nie sterk nie, maar dodelike hou in die kop teen die slaapbeen afgemaai, en die ork het soos 'n sak klippe op die grond gesak, nie weer opgestaan nie. Nog 2 het na hom gestorm, woedend oor die verlies van hul kameraad. Akhtar het hulle begroet, en sy staf het vir 'n oomblik in 'n vaag, dodelike wiel voor hom verander. Hy het nie met wyd, vermoeiende uitswaai geslaan nie, maar met kort, knetterende, stikkende houe, wat elkeen sy eie klein, kwesbare teiken gevind het. Die knieskyf, die uitsteeksel van die strottehoof, die onbeskermde slaap onder die rand van die helm. Sy bewegings was van oormatige, vertoon energie ontdaan, daarin was die vreeslike, ekonomiese doeltreffendheid van die ou, ervare kryger wat die prys van elke asemteug en elke swaai ken. Hy het gebreek, vermink, omvergegooi. Hy was die eensame rots teen wie die ork se blinde, gedagtelose woede met gedreun gebreek het. Maar hierdie rots was oud, deur eeue verweer, en nou het dit klein, amper onsigbare krake begin vertoon. Die jare, lank en swaar, jare van swerf, verliese en stom weemoed het hul tol geëis. Akhtar se asemhaling, nog onlangs egalig en diep, het hees, onderbroke en fluitend geword, die houe, effens, vir 'n oomblik, stadiger, die reaksie, vir een noodlottige oomblik te laat. Hy het uit die ooghoek gesien hoe Myrshal, helemaal bebloed en woedend soos 'n gewonde, in die hoek ingedryf dier, probeer om na hom deur die soliede muur van groen liggame en blink staal te breek, maar hy word teruggehou, weggedruk, omring. Akhtar het die oë van sy mense deur hierdie mengsel van vlees en yster gesien, en daarin was nie wanhoop, nie paniek nie, maar 'n duidelike, koue, stom begrip van wat nou moet gebeur. Begrip en aanvaarding. En dit het gebeur. Die 4de ork gebuig, het na hom met 'n lang, verroeste spies gestorm, op die maag gemik. Akhtar het die slag met die steel van sy staf afgeweer, die dodelike punt op sy gestoot, maar sy eie beweging was hierdie keer effens weier, die lyf effens meer oop, die balans effens minder stabiel. En uit hierdie skaduwee, van agter die rug van die ork met die spies, het 'n ander, vinniger figuur gestorm, nie 'n ork nie, maar een van die noordelike berserkers wat reeds onder die invloed van sy woede begin verander het. Sy hand, met digte, donker hare bedek en met kloue wat nog nie beeragtig geword het nie, maar reeds onmenslik lank, skerp en geboë was, het vorentoe geskiet, soos 'n veer wat uitspring. Akhtar, deur die afweer van die spies meegevoer, met sy hele wese op hierdie bedreiging gekonsentreer, kon nie op die tweede, uit die chaos ingeslyp, reageer nie. Die slag het nie in die hart of keel gekom nie. Dit het in die sy, effens onder die laaste ribbes, gekom. Die kloue, stomp, stewig en nie skerp nie, soos ysterspykers, het nie gesny nie, maar die vlees geskeur, diep binne gedring, alles op hul pad met growwe, dierlike krag opengeskeur. Akhtar het met sy hele lyf geskrik, maar nie geskree nie. Net skerp, krampagtig, met krag uitgeasem, en in hierdie uitasem was daar 'n vreemde, skrikwekkende, borrelende geluid van 'n borrel wat onder druk bars, met 'n kort, onderbroke gerug gemeng. Sy getroue, met kerfmerke bedek staf het uit sy skielik verswakte, verharde vingers geval, met 'n dowwe, hopelose slag teen die klam, glibberige klip geslaan. Hy het nie onmiddellik geval nie. Hy het gewankel, om tot sy reeds nie hoë, maar steeds trotse, regop lengte opgerig, en sy wys, antieke oë, waarin die hele weemoed en die hele stom wysheid van die eindelose, genadeloose woestyn gespoel het die brandende, goue oë van Myrshal deur hierdie chaos van dood, stof en bloed gevind en ontmoet. Hul blik het net 'n oomblik, een hartklop, een kort tussenpose tussen die slag en die val geduur. Daarin was geen trane vol afskeid nie, geen woorde, nie eens 'n wenk van vrees nie. Daar was stomme, vol, onvoorwaardelike oordrag. Oordrag van plig, geheue, stam, sy hele lang en bitter geskiedenis. Oordrag van onuitgesproke, maar nou verpligte, heilige wraak. En iewers naby, asof op hierdie stomme oproep reageer, het 'n sabeltand roofdier lank, treurig, woedend gehuil, en hierdie wilde, dierlike gehuil het in die algemene oorverdowende gedreun van die geveg ingedring, soos 'n skerp mes in digte weefsel, herinner aan die bande wat hulle aan die aarde en mekaar bind. Deur al hierdie bloedige verwarring, sonder om enige aandag aan sy valmense of die woedend veg vreemdelinge te skenk, het geruk onverbiddelik, soos die slinger van reuse, onverbiddelike horlosies, vorentoe beweeg. Hy het regdeur hierdie chaos geloop, sonder om af te draai of te vertraag, soos 'n groot ysbreker deur brose, krakerende ys.
Hy het nie hinderlaag gesoek nie skulpaanvalle vermy nie. Toe 'n ander Kaïd, desperate om hierdie monsterlike gladgang te stop, onder sy voete self ingedui het, probeer om met 'n vinnige, akkurate slag die seënings op sy magtige, met blink, swart chitin bedek bene af te sny. Het geruk nie eers na onder gekyk nie sy gang verander nie. Sy chitin massiewe blinkklou het net na onder gesak, soos 'n meelsteen, en oor die brose, buigsame liggaam toegemaak. Die krak van gebreekte bene en ribbes was verbasend hard en duidelik, selfs deur die algemene, oorverdowende gedreun. Hy het die verminkte, steeds in die laaste sterwende stuiptrekkings bewegende liggaam, in die klou vasgeklem, opgetel en op sy gegooi, soos 'n mens 'n lastige klip van die pad afgooi, vir homself pad skoonmaak. Sy leë, met ewige, bloedrooi ligbrandende oogkaste was reg vorentoe gerig, niks rondom gesien nie, net die dwergmuur, daardie een waar aan die kant self, langs die woedend en meesterlik kaptouran eysterhand, stadig en onafwendbaar, met granietkalmte hom geveg het. Die slagveld het opgehou om 'n plek op die kaart, 'n stukkie steppe aan die voet van die drakenrug, te wees. Dit het 'n wese geword, 'n lewende, asemende, lydende organisme van pyn, woede, vrees en onvermydelike dood, wie se swaar, aritmiese hartklop in die grond weergalm het met die gedreun van duisende gelyktydige houe, en wie se onderbroke hees, borrelende asemhaling uit die gedreun van saamgesmelte stemme en sterwende kreun bestaan het. Bloed. Dit was 'n ware see, dit het uitgebrei met elke sekonde, met elke nuwe val toegeneem. Dit het warm, taai druppels in gesigte gespat, dik, donker, amper swart stroompies oor gepoleerde, nou gekraste oppervlaktes van skuldige stroom, taai, geleidelik verkoelende poele in natuurlike indrukkinge van klippe versamel, met grou stof, modder en ingewande in 'n brein afskuwelike, plassende gemors gemeng waarin die voete van die vegters gegly en gestruikel het. Die lug was deurtrek met sy digte, yster, soetig koperkleurige reuk, wat in die neusgate ingebrand, 'n konstante, naar smaak op die tong geword het waarvan ontslaa raak onmoontlik was, en wat selfs daar agterna gesit het waarheen, soos dit gelyk het, die rook nie gevlieg en die skree nie gedraai het nie. Alle oorspronklike planne, ingewikkelde manoeuvres en taktiese ontwerpe het opgelos soos ink in troebel water, in die elementêre, kokende ketel van spontane, grove krag, waar net een eenvoudige en vreeslike reël oorgebly het. Doodmaak of gedood word, jou bestaan nog een asemteug, nog een hou verleng. Die swart, bodemlose see van die yster sjamanese leer het op die streng, onbeweeglike dwergrots nie met een georganiseerde golf gerol nie, maar met woedende, oorvleelende, ongekoördineerde, maar ontelbare golwe, elkeen sy eie, besondere afgryse gedra. Agter die eerste, reeds gesneeuwelde lyne van wargs, ogres en orks, het nuwe, vars, ongedeerde rye gevolg, en agter hulle, op die horison self, in die wankelende mis, het nog meer donker, ononderskeibare figure gewapper en beweeg. Dit het gelyk asof hierdie see geen bodem, geen perke, geen uitputting het nie. Hierdie golwe het teen die lae, maar onbuigsame staalmuur gebreek, maar nie teruggetrek nie, hulle het dit oorstroom, om die flanke gestroom, probeer om die kleinste swakheid, deurbraak, enige, selfs die kleinste spleet te vind waar hulle in kon dring, soos 'n ysterwig in 'n gebarste blok hout, om dit finaal te kraak. Presies in so 'n spleet, deur die monsterlike, blinde slag geskep, het die onbeheerbare woede nou gestorm. 'n Ogre, bedwelm deur die slag van 'n dwerghamer, met 'n dosyn dun, akkuraat geskote 11 pyle wat soos naalde van 'n woedende ystervark uit sy bors en rug uitgesteek het op sy voete opgestaan, gedryf deur die laaste, desperate lading lewe. In sy gebrul was daar geen rede meer nie, net suiwer, dierlike woede en dom, alles verslindende pyn wat die sig met bloedige mis verduister het. Hy het amper nie gesien waar hy slaan nie, maar instink en haat het sy hand gelei. Sy knippel, grove van 'n volle stam gesmee en met ysterhoepel swaarder gemaak, het nie net op die skildhouer neergedaal nie, maar ook bo hom, in die digste skare dwerges wat agter die eerste skerp met spiese en hellebaarde op die lyf gedrom het. Die slag was monsterlik, verpletterend, geen kans gelaat. Die krag wat klip kan vergrys, het op lewende vlees, net deur staal en wil beskerm, neergedaal. 'n Paar dwerges, skouer aan skouer, soos klippe in muurwerk op mekaar steunend, het eenvoudig uit die formasie verdwyn, weggeslinger, platgestamp en vergrys, soos droë takke onder die wiel van 'n swaar wa. Daar was nie 'n gil nie, net 'n dowwe, sappige, klam krak, die krak van breekbene en platgedrukte onderdruk staalwapenrustings. Op hul plek, waar daar net asem gehaal en gestaan is, het 'n bloedige, gapende bres gebly, met stukkies uitmekaar gevalle pantser, flenters van die mantel en donker, vormlose oorblyfsels bestrooi.
Hierdie skielike leegte in die muur het die agterste rye dadelik, met desperate, amper blinde vasberadenheid, probeer vul. Hulle het vorentoe gegaan, sonder om onder hul voete te kyk, oor die vergryste, nog warm oorblyfsels van diegene met wie hulle net brood en 'n sluk koue, bitter water uit die gemeenskaplike veldvleis gedeel het, gestruikel. Hul gesigte onder die visiere was ondeurdringbaar, maar in elke tree, in elke kort, asemhaling was dieselfde gedagte leesbaar. Vashou, die plek inneem, nie toelaat dat die muur instort nie. En die skild sonder die houer het kragteloos binne in die formasie geval of vorentoe, in die modder geval, vir 'n oomblik die noodlottige spleet, die swak plek, oopgemaak. Daarin het dadelik, soos koue water in die ruim van 'n sinkende skip, die wargs ingevloei. Vinnige, buigsame gedroptes, met brandende in die buitende rook geel, maal 4 oë. Hulle het tussen die bene deurgesypel, aan die kante van wapenrustings vasgehaak, in die volgende dwerg vasgedruk, probeer om hom uit die formasie te trek, sy keel afbyt, totdat hulle self deur verskeie spiese gelyktydig deurboordring is. Die woedende gekoördineerde slag van die dwerges wat langsaan gestaan het, of omvergegooi, is deur die verpletterende, uitswaai hou van 'n swaar gevegshamer wat van bo met krag wat die ruggraat breek, neergedaal het. Maar elke so warg, elke so aanval, al is dit onmiddellik afgeweer, het nog 'n verdediger uit die formasie geslaan, daardie vreeslike, bloedige bres nog vir 'n oomblik vergroot, wat steeds deur nuwe en nuwe golwe uit daardie selfde bodemlose, swart see onverbiddelik gedruk is. Die sabeltande, daardie paar wat nog lewend by die muur self oorgebly het, kon nie meer aanval nie, nie hul roofdier spoed en skielikheid gebruik nie. Hulle het verdedig, desperate en woedend, lewende, asemende, brullende versperrings van vlees, slagtande en kloue geword. Die wit sabeltand, sy eens wit, pragtige pels was lankal nie meer wit nie, maar vuilrooi, bruin en swart van aangekoekte en vars bloed, roet, stof en innerlike vuil, het soos 'n onbeweeglike, rotsagtige rand gestaan, om teen die van alle kante aanval gedroptes verdedig. Sy lang geboë slagtande het wargs in die middel geskeer, magtige pote met skerp soos skeermesse kloue het orkskedels vergrys, maar op sy eie liggaam, op sy sye en rug, het nuwe en ou wonde van krom jattegans en bytmerke geglo. Langs hom, een vir een, met stil of hartsterwende gegil, het sy laaste mense gesterf, een, deur 'n lang, verroeste spies deur die oopgemaakte, opgetrekte mond deurboordring, die ander, doodgedruk deur die lijk van 'n gevalle ogre wat op hom geval en met sy laaste beweging die brose bene platgedruk het. Die lig hoog bo die slagveld, nog onlangs deursigtig, koud en dun, waar trotse roofdiere gesweef en gepik het, was nou deurtrek met flikkerende, vinnige skaduwees, skril, onmenslike skree en dieselfde digte, koperkleurige reuk van bloed wat van die grond af in die vorm van die fynste, onsigbare, maar tasbare mis opgestyg het. Hier op die hoogte, waar die wind anders gevluit het, vry en helder, is oorlog volgens ander, antieke en genadeloose wette van die hemel, wette van roofdiere en prooi, gevoer, maar nou het roofdiere en prooi van plek verruil, gemeng. En almal het vir mekaar beide geword in hierdie mal, bloedige doodstaans onder die onverskillige, loodgrys wolke. Die mantikores, hierdie stil moordenaars met membraanvlerke wat met giftig groen glans van ou koper blink, het opgehou om bloot op die periferie te sirkel. Hul bewegings, voorheen soos die leigly van aasvoëls, het skielik vreeslike, geslypte doelgerigheid verkry. Hulle het nie almal gelyk, met gebrul, aangeval nie, hulle het soos 'n trop piranhas opgetree wat bloed in die water voel. 'n Paar gedroptes het van die hoofmassa afgeskei en, amper sonder om hul vlerke te beweeg, ligstrome gebruik, op die hippogriefe afgestorm. Hul aanvalle was soos houe van giftige, vinnige slange, vinnig, verraderlik, uitsluitlik op skielikheid en een dodelike steek bereken. Hulle het saamgesmeld met die kleur van die loodgrys wolke, net in die laaste oomblik, wanneer dit te laat was om iets te doen, sigbaar geword. En in hierdie hoogte, vinnige bloedbad was daar sy eie bevelvoerder, sy eie verstand en wil, teen hierdie blinde, giftige aanval gekant. Die leier van die hippogriefe, oud en in ontelbare botsings met bergwinde beproef, het in die middel van die geveg gesweef, en sy teenwoordigheid was self sonder 'n harde, bevelende gil gevoel. Hy was die lewende, beweeglike knoop om wie die dodelike patrone van die liggeveg vas en losgemaak is. Sy reuse, majestueuse liggaam, die kleur van gebarste oud verguldsel en donker, edelbrons, het vars, geskeurde wonde gedra, maar sy oë, arend, deurdringend en ongelooflik skerpsiende, het met koue, duidelike, ystervasberadenheid gebrand. Hy het elke beweging, elke gevaarlike manoeuvre gesien. Hy het nie gedagteloos rondgejaag nie, hy het waargeneem, sy blik, skerp soos geslypte lem, het oor die hemel gegly, elke bedreiging gemerk.
Sy trop instink en lang saamlewe aan hom verbind, het die kleinste veranderinge in sy houding opgetel. Toe hy skielik opwaarts gesweef het, 'n wyd, duidelike boog in die lug beskryf, het die hippogriefe, wat onder die aanval van die Manticoris versprei was, skielik, asof op 'n onsigbare bevel, in 'n digte, vinnige wig versamel. Dit was stom, amper telepatiese beheer. En dit het hom toegelaat om een van die eerste slinkse aanvalle af te weer. Die leier het gesien hoe 'n paar groot Manticoris van die flank af insteek, om 'n agtergeblewe, nog onervare jong hippogrief van die trop af te sny. Sonder om 'n geluid te maak, het hy soos 'n klip na onder gestorm, maar nie in 'n frontale aanval nie, maar op 'n ingewikkelde, afsnybaan, tussen die Manticoris en hul teiken in gaan staan. Die Manticoris, oorval deur die skielikheid van sy reuse figuur, het instinktief teruggedeins, en die agtergeblewe mense het vorentoe gestorm, terug in die veilige kern van die trop. Dit was net die eerste swaalkie. Die Manticoris se aanval, wat met puntaanvalle begin het nou krag opgedoen, in 'n georganiseerde, dodelike aanval van die hoogte verander. En een van die hippogriefe, wat 'n gewonde Manticore agterna gesit het die angel reg in die gewrig van die vlerk, in die skarnier self, gekry. Hy het van skielike, skerp pyn en woede gehuil, en geluid, skerp en skeer, soos die skering van lap. Sy vlerk het onnatuurlik gevou opgehou om die lig te hou, en hulpeloos tuimelend, vere wat soos blare in die lug gesirkel het, verloor, het die hippogrief na die aarde toegevlieg. Sy val is deur 'n tweede uit die skaduwee ingeslyp Manticore ingehaal, wat hom met kloue in die rug vasgedruk en kort, akkurate, giftige houe met die angel toegedien het, totdat albei in die wolke stof wat van die slagveld opgestyg het, verdwyn het. Die griffioene, gelei deur die stomme en vreeslike heer van die rante, was 'n ander, onvergelykbaar kragtiger, oerkrag. Hul aanvalle het geen slimmigheid, geen halfklere, geen elegante manoeuvres geken nie. Dit was strafhoue van die lig-element self, eenvoudig en onafwendbaar, soos die slag van weerlig in die top van 'n eensame boom. Die heer van die rante, sy swart, soos nagbasalt, reuse figuur, het nog hoër as almal gesweef, soos die donker, dreigende son van hierdie maal ligoorlog. Hy het nie gejaag nie, geen onnodige bewegings gemaak nie. Hy het die teiken gekies, gewoonlik die grootste, aktiefste Manticore wat probeer het om 'n aanval te organiseer of die formasie te verbreek, en in 'n reguit lyn daarheen gestorm. Sy vlug was nie die elegante val van 'n valk nie, maar die onverbiddelike, reguit, swaar beweging van 'n reuse, uit 'n katapult geskiet klipblok. Geen slinkse manoeuvres, geen pogings om te ontwyk, het gehelp nie. Toe hy sy slagoffer ingehaal het, was daar nie 'n geveg nie, maar 'n vinnige, wrede, amper alledaagse teregstelling. Sy magtige pote met kloue soos geboë, donker swaarde, het die liggaam van die Manticore in staal, onverbiddelike omhelsings vasgedruk, die chitin en bene in 'n krakerende, dowwe greep wat niemand kon breek nie, gebreek. En sy reuse, geboë snavel, wat klip kon vergrys, het met een akkurate, kragtige, kort slag die roofdierverse, sissende kop van die in laaste styptrekkings bewegende lyf afgesny. Daarna het hy net sy pote oopgemaak, die lewelose liggaam onder in die bloedige warboel gegooi, en sonder om te kyk of die val te dophou, dadelik met sy geel, bodemlose oë, van alle uitdrukking ontdaan, die volgende teiken gesoek. Nou het die hippogriefe, onder die leiding van hul onbuigsame leier, die lewende, beweeglike skild en vinnige, skerp swaard vir die swaarder, maar magtiger griffioene geword. Hulle het afgelei, gelok, die Manticoris onder die verpletterende, reguit houe van hul kragtiger bondgenote uitgebring. Hulle het die griffioene van agter beskerm, in troepe op diegene wat probeer het om die heer of sy naaste mense van agter, in die rug of aan die basis van die magtige stert, te steek, aangeval. Die hemel het in 'n reuse, borrelende, brillende warboel van vere, chitin, woedende, skrilskree en stom, instinktiewe begrip tussen bondgenote, deur gemeenskaplike dodelike gevaar gebore, verander. Almal het geval, en die hippogrief met die gebreekte vlerk, en die griffioen, verblind deur die spatsels van buitende gif in die oë, en die Manticore, in die middel deur die snavel of kloue geskeer. Die ononderbroke, naarwekkende bloedreën van flenters vlees, vere, ingewande en beenstukkies het die vegters onder besproei, nuwe, onvoorstelbare afgryse by die reeds helse, surrealistiese prent van die aardse bloedbad, waar alle reuke en geluide reeds ineengemeng het, gevoeg. In die volgende, nog woedender en desperate aanval, het die Manticoris, asof hulle swakheid in die verdediging voel of die fyn, genadeloose berekening van hul leier uitvoer, hul laaste, grootste, vars kragte in die geveg gegooi.
Van agter die horison, uit elke skadderyke, donker skering in die rotse van die drakenrug, asof die duisternis self hulle gebaar het 'n nuwe, digte, swart, polsende wolk gevleelde roofdiere uitgedryf. Daar was so baie van hulle dat hulle vir 'n oomblik die reeds dowwe, grou, doodslig van die dag heeltemal verduister het, en oor die hele aarde, oor die vegters, oor die bloed en klippe het 'n wankelende, polsende, soos lewende skaduwee geval waarin membraanvlerke geflikker en giftige, gereed om aan te val angels geblink het. Hulle het nie een vir een of in klein groepies aangeval nie. Hulle het in 'n reuse, stadige ring, lewende warboel van vel, chitin, gif en staalkloue gesluit, en hierdie ring het stadig, onverbiddelik en metodies begin toetrek om 'n paar dosyn griffioene en hippogriefe, hulle van die hemel, van hul mense van die laaste hoop op redding afgesny. Die leier van die hippogriefe, sy gewonde liggaam het reeds op elke vlerkslag met dowwe, aanhoudende pyn gereageer, het die skerp, onheilspellende verandering in ligdruk gevoel en die toenemende, van alle kante naderende ligmuur van die vyand gesien. Hy het 'n lang, angstige gedreun, uit sy wyd, magtige bors self uitgegaan, nie 'n gil van vrees of paniek nie, maar 'n duidelike, bevelende, gebiedende sein na die digste, laaste, desperate verdediging. Die griffioene, gelei deur dieselfde antieke, trop-oorlewing instink, het onmiddellik met verbasende sinkronisiteit, in 'n reuse, van alle kante met kloue en snavels bedek lewende bal versamel, met hul rugge na mekaar gedraai. Die hippogriefe, ligter en beweegliker, het 'n buite, beweegliker laag om hulle gevorm, gereed om die eerste golf te ontmoet, die slag self te aanvaar. Daar het nie 'n geveg in die vorige sin begin nie, nie 'n manoeuvergeveg nie, maar 'n bloedbad van totale vernietiging, stadige, vreeslike verstikking in die liglokval, waaruit, soos dit gelyk het, geen uitweg meer was nie. Die Manticoras het in golwe, sonder pouse, sonder blaaspouse, op hierdie lewende, asemende, woedende verskansing gerol. Van onder die buik, waar dit die moeilikste was om te beskerm, waar die snavel nie kon bykom nie. Van bo, pik van die son agter die rug af, die teiken so verblind. Van die kant probeer om die formasie te skeer, tussen die liggame in te dring. Hulle het in selfmoord, desperate aanvalle gestorm, net om die angel selfs vir 'n oomblik in te steek, diep geskeerde wonde met kloue te laat, die vyand te verswak, om kwesbaar vir die volgende aanval te maak. Die lig het gevul met die ononderbroke, oorverdowende, mal geraas, waarin niks meer onderskei kon word nie, waarin alle geluide in een soliede, oore-snydende gebrul saamgesmelt het. Die diep woedende basgebrul van die griffioene, die skril, gillerige, vol pyn en woede geweek van die hippogriefe, die sissende, fluitende, triomferende gegil van die Manticoras. Die hippogrief, desperate teen twee aanvallers gelyktydig veg, het skielik in die vlug verstyf, sy liggaam is deur skerp, onnatuurlike, verdraaiende kramp deurboor, die gif van die angel, wat in die dui of nek gedruk is, het reeds sy swart, verlammende werk gedoen, en hy, hulpeloos, beheer oor sy spiere verloor, het soos 'n klip na onder geval, maklike prooi geword vir diegene wat onder, die valendes opgetel, gesirkel het. Die griffioen, wat met 'n magtige, verpletterende pothou een roofdiervrou in die middel geskeer het, sodat haar ingewande reënagtig geval het, het dadelik, die volgende oomblik, 'n akkurate slag van die angel in die nek van 'n ander, van die kant ingeslyp gekry, en sy reuse, swaar liggaam het stadig, vreeslik en onafwendbaar begin kantel, hoogte verloor, 'n wyd, vallende spiraal in die lug beskryf. Maar daar het baie meer Manticoras gesterf. Hul ligte, maar brose liggame, aangepas vir skielikheid, kon nie die mag van regheid, grove houe van die magtige teenstanders weerstaan nie. Die snavel van 'n volwasse griffioen, soos 'n bergpik, het met een beweging die leeukop van 'n Manticora in 'n bloedige, vormlose mengsel van bene, chitin en brein verander. Die kloue van die hippogriefe, skerp soos skeermesse, het hele stukke vlees saam met chitinplate uitgeruk, die wit wordende, glad bene blootgestel. Vallende, verminkte, nog bewegende liggame van die gevleelde gedroptes, het die grond onder die gevegplek met 'n swart, nog in sterwende agonie beweeg, tapuit bedek. Maar daar was te veel van hulle, ontelbaar baie, asof die swart see self op aarde hulle in die hemel gebaar het. Hulle het geen vrees, geen twyfel geken nie, net die blinde roep van die trop en daardie eyster, koue wil van die eyster shamane gehoorsaam, wat van ergens ver van die aarde af, uitgegaan en hulle soos onsigbare, stywe drade gelei het. Elke stormloop, elke aanval gerig het. En in die hoogtepunt van hierdie blinde, alles verslindende woede, toe dit gelyk het of die lewende bal op die punt staan om vergrys te word, het 'n paar Manticoras, die vinnigste, slinks en genadeloos, geslyp, berekende afleidingsmanoeuvre uitgevoer.
Terwyl die hoofkragte van die Hippogriefe die aanvallers vooraf geskeer en geskeer het, desperate probeer om die sirkel te hou, het hierdie klein drietal, soos 3 donker, giftige, amper onsigbare weerligte, amper ongemerk van die flank deurgesypel, die liggame van hul eie mense, wat in die woedende aanval sterf, as lewende skild gebruik. Hul teiken was duidelik, eenvoudig en dodelik, die gewonde leier in die middel van die verdediging, daardie een wie se wil en verstand, wie se stom teenwoordigheid hierdie lewende, assemende skild saamgehou en gerig het. Hy het hulle in die laaste oomblik gesien, toe hulle reeds uit die kluit flikkerende liggame uitgekom en hul dun, dodelike angels op hom gerig het. Hy het met sy hele liggaam gedraai, probeer om die slag op die magtige, beenagtige borskas te aanvaar met die gesonde, maar reeds moe vlerk afweer, raak met die poot wegstoot. Maar hy was reeds gewond, uitgeput deur die lang geveg, en sy beweging was op daardie selfde, noodlottige fraksie van 'n oomblik stadiger en korter as nodig was vir redding. Die eerste angel, dun en skerp soos 'n naald, het hom in die basis van die oorblywende vlerk gedruk, die senings en spiere met 'n duidelike, klam, afskuwelike geluid geskeur. Die tweede, diep in die sy, waar 'n ou, nie heeltemal genees litte van harpieklaue reeds geglo het, binnendring en 'n dodelike, skerende wonde toedien. Die derde, die mees akkurate en berekende, het die nek net onder die arendkop deurboordring, iets lewensbelangriks, warm en pulserend, gesny. Die leier van die Hippogriefe het nie van pyn gehuil nie, nie 'n harde, sterwende gil uitgegaan nie. Hy het net 'n kort, onderbroke, hees geluid, soos die dowwe, laaste sig van wind in die diep, klipperige kloof wanneer dit vir ewig gaan lê, plek maak vir die ewige stilte, uitgegaan. Sy reuse, intelligente, allesiende oë, waarin 'n oomblik gelede die duidelike, onbuigsame vasberadenheid gebrand het, het skielik verdof, met melkerige, vinnig opkomende mis van die niet gevul. Krag het onmiddellik, gelyktydig, sy reuse, pragtige, trotse liggaam verlaat. Die vlerke het hulpeloos gevou, opgehou om die lig te hou, die vere het in waaier versprei. En hy het na ondergeval, weg van hierdie lighel, uit die sirkel van sy vegmense, in die koue, harde omhelsing van die aarde. Sy val was nie 'n wannoordelike tuimel nie. Dit was 'n vinnige, swaar, reguit pik, asof nie 'n lewende, trotse voël val nie, maar die selfgegote uit antieke, verduisterde brons standbeeld van 'n groot kryger, van 'n hoë voetstuk afgewerp. Hy het soos 'n skaduwee deur die buitende stof, verby nog vegwesens in die lug, gesweef, en op die aarde nie ergens nie, maar heeltemal naby, aan die voet self van die klipperige uitsteeksel, waarop, sonder om op te hou, outomaties, amper gedachtelloos pyl na pyl uitgestoot het, leraal neergestort. Die slag was oorverdowend, dowwe en swaar, soos die val van 'n hele boom. Die aarde het onder die voete geskit, fyn stof en skerp grystukkies het in brein, tikfontein opgestyg. Leraal, wat haar balans skaars gehou het outomaties, aan instink gehoorsaam, op hierdie skielike, naby gedreun omgedraai. En gesien. Gesien het die bekende, irisende bronskoperkleurige pels op die leeudeel van die liggaam, nou heeltemal bedek met taai skuim skarlaken, helder bloed en swart, stink, taai vuil. Gesien het die reuse, edel, magtige liggaam, hulpeloos op die skerp, genadeloose klippe uitgesprei, waar hy 3 klein, maar vreeslike, netjiese gaatjies van die dun, soos naalde, vreeslike angels geglo het. Gesien het sy pragtige arendkop, sy trotse, geboë snavel, nou kragteloos op die koue, grou aarde lê, en sy oë. Oë wat eens verder as die skerpsienste 11 oë gesien het, was wyd oop, maar daarin was daar niks meer nie. Geen pyn, geen vrees, nie eens verbaasdheid nie. Net die leegte van uitgebliste verrister, die uitgebliste, dooie lig wat nooit weer sal brand nie, nie die hoë hemel sal verlig nie. Iets diep en belangriks binne haar het op dieselfde oomblik afgebreek. Nie 'n gedagte nie, nie 'n berekening nie, nie 'n taktiese oorweging nie, maar 'n diep, amper fisiese gevoel, onsigbare, dun band, wat oor die lang dae van gesamentlike, gevaarlike vlugte, wedersydse, stomme redding in die berghemel en daardie vol, absolute begrip wat met een blik oorgedra is, gevestig is. Sy het die hele hel wat rondom woed, die ononderbroke gekletter, skree en gebrul vergeet. Haar bene het haar vorentoe gedra, oor die hoop skerp klippe en vertrapte, vormlose lyke, reguit na hom, na hierdie laaste, majestueuse gevalle kryger en haar vriend. Sy het op haar knieë in die taai, warm modder langs sy reuse, nog lewende warmte bewaar kop, geval, sonder om in hierdie oomblik te dink of te vrees dat sy nou absoluut weerloos voor enige slag, enige toevallige pyl of gooi is.
Die elfmeisie wat baie doods gesien het dadelik en foutloos met haar hele wese verstaan, hy is reeds dood, die lewe het onherroepelik weggegaan, saam met die laaste asem in die hoë hemel, wat sy tuiste was, weggevlieg. Versigtig, amper met eerbied, waarmee gevalle helde en groot leiers omring word, het sy magtige, tiknek omhels, haar wang teen sy harde, nou van bloed saamgekleefde vere, nog swak, wegwykende warmte van lewe wat die liggaam vinnig verlaat, bewaar gedruk. Die pels was stekelrig en hard, het na wind van hooglande, vars, koperkleurige bloed, stof en iets bitters, glad nie dierlik nie, maar meer soos die reuk van verwelkende, gekneusde veldgras onder herfsreën geruik. Dankie, het sy gefluister, en haar stem, jees van ingeasemde buitende stof en onlangse kort, bevelende gil, het onbehoorlik, verkeerd stil in hierdie allesverslindende, oorverdowende gedreun van die geveg geklink, soos woorde in 'n grafkelder gesê. Dankie vir die hemel. Vir die vertroue wat jy sonder woorde geskenk het. Voordat jy daar was toe dit die meeste nodig was, sy het nie geweet of hy haar nou hoor nie, maar dit moes gesê word, nie vir hom nie, maar vir haarself, om hierdie verlies te getuig, om die einde van iets skoons, hoogs en edels in hierdie woedende see van vuil, wreedheid en sinlose dood te merk. Voordat sy opgestaan het haar blik op een van die pragtige vere, wat uit sy vere uitgesteek het, geval, lang, stewig, die kleur van ou, donker brons met koper weerglans, nou met bloed en stof bevlek, maar steeds die weerkaatsing van hoogte en vryheid bewaar. Amper sonder om te dink, gedryf deur 'n dowwe, onverklaarbare aandrang, het sy die vee by die basis self uitgetrek, onder haar vingers ligte weerstand gevoel, en vinnig, asof sy iets skandeliks en terselfdertyd noodsaakliks doen. Te diep binneste onder die ligte wapenrusting gestop, waar dit teen haar liggaam nog lewende warmte bewaar, in skerp kontras met die verkoelende vlees van die gevalle gedruk het. Toe het sy stadig met moeite haar kop gelig, haar wang van die verkoelende pels afgeskeer, en haar oë, droog en brandend met koue, blou vlam, het weer die oë van die kryger, bevelvoerder, die een wat hom nie die weelde van weemoed kan veroorloof terwyl die geveg aan die gang is nie, geword. Sy het sy verharde nek losgelaat. Daar was geen trane nie. Hul plek is deur alles verslindende, stom, ysige leegte, groter hartseer, as wat sy selfs by die sig van die sterwende 11 mense langs haar gevoel het, ingeneem. Hy was nie haar mense nie, nie met haar deur bloedbande verbind nie. Hy was iets heeltemal anders, die beliggaaming van vryheid van die hoë, koue hemel, wilde, onverklaarbare edelmoedigheid, nie deur geboortereg of plig gegee nie, maar deur geesreg en eie, vrye keuse. En hierdie edelmoedigheid, hierdie wilde, pragtige vryheid het nou gesneeuweld, gebreek aan haar voete, nog 'n onbetwisbare, aanskoulike getuienis dat die naderende, allesverslindende duisternis niks moois in hierdie wêreld spaar nie. Nie die hardkoppige standvastigheid van die dwerges nie, nie die woedende dapperheid van die centaure nie, nie die antieke wysheid van die elwe nie, nie hierdie wilde, trotse edelmoedigheid van gevleelde wesens nie. In haar oë, wat weer skerp, duidelik en koud soos wintersterre oor die besneeuwde woud geword het, was daar nie 'n skaduwee van daardie leeggemaakte, kinderlike verwarring wat 'n oomblik gelede daarin was nie. Net geharde, geslyp staal het oorgebly. Staal gehard in die vuur van nuwe, nog bitterder en persoonlike verlies, in die as van nog een verbrande hoop. Sy het stadig, akkuraat, sonder rusteloosheid haar boog van die met bloed oorstroomde klippe opgetel, die snaar met gespande vinger getoets. Opgevoel in die halfleë koker die pyl met die heel, nie gebuig punt, gevind, en met vaste, met mate tree na haar vorige, gewone klipperige uitsteeksel op die wal, van waar die elwe die ononderbroke, metodiese beskieting gevoer het, teruggekeer. Hulle het op hul posisies gestaan, hul gesigte onder opgetrekte kap en ligte helms was bleek soos marmer en kalm, maar hul hande het met foutlose, amper meganiese, moe akkuraatheid, asof hul self, buite die wil van die moe verstand gewerk. Oralin, met toegeknip oor die kleur van diep, stormsee, het pyl na pyl in die aanduidende, dikste opeenhopings van die vyand aan die voet self van die drenende, krenende dwergmuur uitgestoot, probeer om die druk te verlig, die swaarste, uitgemergelde dele blaaspause te gee. Eiler onwrikbaar soos antieke, stilrots, wat minder dikwels gemik, langer gewag, uitgesoek het groter, gevaarliker gedroptes, daardie wat probeer het om 'n bres in die verdediging van die dwerges te breek, gevind. Hul werk was stil, amper onmerkbaar teen die agtergrond van die algemene gedreun, maar daarvan het dit afgehang hoe lank hierdie eerste, bebloede rye nog sou staan, hoe lank dit sou duur totdat die muur instort en die swart see binnewal, alles wegspoel. En hierdie tyd het gestroom, onverbiddelik en dig soos bloed wat tussen die klippe deursyfer.
Elke nuwe golf van aanval het dit met houe teen die skilde en gebrul van woede afgemeet, elke gevalle kryger, met stilte wat in die plek van asemhaling ingetree het. Die son, versteek agter die loodkleurige kleed van wolke, het nie van sy plek af beweeg nie, in die hoogtepunt verstyf, asof dit ook bestem was om stom getuie tot die bitter einde te word. En hierdie einde, wreed en onvermydelik, het in die lig self, met stof, rook en koperkleurige reuk van dood gemeng, rondgesweef, op sy uur gewag. Dankie vir u aandag. Ons hoop regtig u het die boek geniet. Like en teken asseblief in om die volgende deel of hoofstuk te kry.